Gedurende 'n besoek aan sy bouperseel hoor 'n miljonair 'n vreemde geluid wat diep uit die aarde weerklink. Geïntrigeerd en onrustig, beveel hy absolute stilte en begin self met sy hande grawe, alle waarskuwings ignoreer. Toe sy graaf iets solied tref, ontbloot hy 'n ou kus wat begrawe is, en wat daarin is, laat hom heeltemal asemloos. Op daardie oomblik besef die man dat die ware skok nie gekom het van wat hy gevind het nie, maar van hoeveel dit sy lewe vir altyd sou verander. Die opkomende son het die wolkekrabbers van Kaapstad goud getint toe Renier Malan op die bouperseel trap wat sy grootste onderneming sou wees, die Horison Besigheidskompleks, 'n projek van meer as R200 miljoen wat beloof het om 'n agteruitgegaane gebied in die oostelike stadsdele te omskep in 'n luukse sakesentrum. Op 52-jarige ouderdom was Renier een van die mees gerespekteerde sakemanne in die land se konstruksiesektor. Die seun van 'n messelaar van die Vrystaat, het hy sy ryk van niets af opgebou met ystersterkte vasberadenheid en 'n skerp sake-intelligensie. Op daardie Apriloggend het die bouperseel van aktiwiteit gewemel. Reuse graafmasjiene het die grond oopgeskeur, vragmotors het materiale vervoer en tientalle werkers het in perfekte sinkronisasie gewerk. Renier het alles met oplettende oë dopgehou, vergesel deur Jurgens, sy hoofingenieur. "Ons is voor skedule, meneer Malan," het Jurgens opgemerk, terwyl hy sy klembord geraadpleeg het. "As ons teen hierdie tempo voortgaan, sal die eerste fase 2 maande voor skedule voltooi wees." Renier het tevrede geknik. Sy maatskappy, Malan Konstruksies, het die reputasie gehad om nooit 'n aflewering te vertraag nie. Dit was een van die redes waarom groot beleggers hom vertrou het. "Uitstekende werk, Jurgens. Ek wil die fondasies van blok benagaan voor die vergadering met die aandeelhouers." Hulle het tussen die raserige masjiene geloop, werkers gegroet wat kortliks hul take onderbreek het om die baas te groet. Renier het daarop aangedring om elke werker by die naam te ken. "'n Goeie leier erken die waarde van elke baksteen in die konstruksie," het hy gewoonlik gesê. Dit was toe hulle by die pas uitgegrawe gebied van die toekomstige blok aangekom het dat iets vreemds gebeur het. Renier het 'n subtiele vibrasie onder sy voete gevoel. Aanvanklik het hy dit aan die swaar masjinerie rondom toegeskryf, maar toe hy stop om beter te analiseer, het die sensasie voortgeduur. "Jurgens, sê vir die masjiene om te stop." "Wat bedoel u, meneer? Ons is onder druk met die tyd vir hierdie afdeling." "Sê vir hulle om te stop." "Nou." Die gesag in sy stem het geen ruimte vir vrae gelaat nie. Jurgens het die radio opgetel en die afskakeling van alle toerusting beveel. Geleidelik het die bouperseel in 'n ongewone stilte gedompel. "Wat is fout, meneer?" het Jurgens bekommerd gevra. Renier het sy hand opgelig en stilte gevra. Hy het gekonsentreer en sy oë gesluit. En toe hoor hy 'n gedempte geluid van onder die grond. Swak, maar onmiskenbaar. 3 ritmiese kloppe, asof iemand aan iets klop. "Hoor jy dit?" het Renier gefluister. Jurgens het sy voorkop gefrons en gesukkel om enige geluid op te vang. Stadig het sy gesig in 'n masker van verbasing verander. "My God, dit klink asof daar iemand daaronder is." Sonder om te aarsel, het Renier 'n graaf van 'n nabygeleë werker gegryp en woes begin grawe op die presiese plek waar hy die vibrasies gevoel het. Jurgens het hom probeer keer. "Meneer, laat die werkers dit doen." "Ons het nie tyd nie," het Renier geantwoord, sonder om op te hou grawe. Die sweet het oor sy gesig gedrup en sy duur Italiaanse pak gevlek. Sy ingevoerde leerskoene het in die modder gesink, maar hy het nie omgegee nie. Die werkers het nader gekom en die ongewone toneel dopgehou van een van Kaapstad se rykste mans wat desperaat met sy eie hande grawe. Sommige het by hom aangesluit en die dringendheid van die situasie besef. Toe die graaf iets solied tref en 'n metaalgeluid produseer, het Renier se hart vinniger geklop. Hy het die werktuig eenkant gegooi en met sy hande begin uitgrawe, sy gebreekte naels en die snye wat op sy vingers verskyn het, geïgnoreer. "Bring meer lig hier," het Jurgens vir die werkers geskree. Onder die strale van die flitsligte het Renier uiteindelik 'n klein metaalkus, soortgelyk aan 'n koffer, ontbloot wat byna 'n meter diep begrawe was. Met die hulp van 2 werkers kon hy dit heeltemal uitgrawe. Die kus het 'n klein hangslot gehad, wat Renier sonder aarseling met 'n voorhamer wat deur een van die werkers aangebied is, gebreek het. Toe hy die deksel oopmaak, het die lug uit sy longe gevlug. Binne was 'n meisie. Sy kon nie ouer as 7 jaar wees nie. Sy was bleek, ontwater, haar lippe uitgedroog, maar wonderbaarlik, sy het nog asem gehaal.
Haar oë, groot en donker, het met die skielike lig oopgegaan en verward geknip. Bel 'n ambulans. Nou het Renier gebrul, sy baadjie uitgetrek en die kind daarin toegedraai. Die meisie was yskoud aan die aanraking, broos soos porselein. Dit sal goed gaan, kleintjie. Dit sal goed gaan, het hy gefluister, terwyl hy haar in sy arms gehou het en probeer het om haar te kalmeer. Binne minute het die bouperseel in 'n noodtoneel verander. Sirenes het die aankoms van die ambulans en polisievoertuie aangekondig. Renier het geweier om die meisie aan enigiemand anders as 'n paramedikus oor te gee. "Meneer, ons moet haar dadelik neem," het een van die nooddienswerkers gesê. "Ek gaan saam met haar," het Renier geantwoord, op 'n toon wat geen teenstrydigheid toegelaat het nie. Hy het die protes van die mediese spanleier geïgnoreer en in die ambulans geklim en die meisie se hand vasgehou gedurende die hele rit na die groot sierhospitaal. In die noodafdeling het dokters en verpleegsters vinnig gewerk om die kind te stabiliseer. Renier het in die wagkamer gebly, nog met sy vuil klere en geweier om te vertrek om klere te ruil of selfs die tientalle oproepe wat Jurgens na sy selfoon gemaak het, te beantwoord. 3 uur later het Pieter Fourie, hoof van pediatrie, hom genader. "Meneer Malan." Renier het opgespring. "Hoe gaan dit met haar?" "Stabiel, hoe ongelooflik dit ook al mag klink. Die kind was in 'n gevorderde stadium van dehydrasie en hipotermie, maar ons is besig om die situasie om te keer. Dit was op die nippertjie nog 'n paar uur en ons sou haar verloor het." 'n Koue rilling het Renier se ruggraat afgeloop. Het sy iets gesê? Gesê wie sy is? Die dokter het sy kop geskud. "Slegs 1 woord tot dusver, Clara. Dit mag haar naam wees, maar ons is nie seker nie. Die polisie kontroleer rekords van vermiste kinders, maar tot dusver niks. Ek wil haar sien. Meneer Malan, sy moet rus en..." "Asseblief," Renier se stem, gewoonlik ferm en gesaghebbend, was bewoe. "Net vir 'n minuut." Die dokter het gesug en geknik. "Net 5 minute." In die kamer het die klein figuur op die bed nog kleiner gelyk, omring deur monitors en buise. Renier het versigtig genader, bang om haar te versteur. Die meisie se oë het stadig oopgegaan toe sy teenwoordigheid voel. "Hallo," het hy sag gesê. "Jy is nou veilig." Die kind het hom in stilte dopgehou, haar groot oë het 'n mengsel van vrees en nuuskierigheid geopenbaar. Toe Renier sy hand uitsteek om liggies aan haar te raak, het sy nie teruggedeins nie. "Is jou naam Clara?" 'n Byna onmerkbare kopbeweging het die vraag bevestig. Dit was genoeg vir Renier om 'n golf van emosie te voel wat hy jare lank nie ervaar het nie. In die gang het 'n maatskaplike werker gewag om met hom te praat. Mevrou Elsie, 'n dame met 'n streng voorkoms, maar 'n meegevoelende blik, het reeds 3 dekades in die kinderbeskermingsstelsel gewerk. "Meneer Malan, ons moet die verwysing van die minderjarige bespreek. Daar is geen vermissingsrekords wat met haar ooreenstem nie, geen onlangse verslae nie. Die polisie ondersoek, maar vereers sal sy na 'n staatskeiling moet gaan sodra sy ontslaan word." Iets binne Renier het saamgetrek. Die idee dat daardie brose kind na oorvol skeiling geneem sou word, was ondraaglik. Sonder om veel aan die gevolge te dink, het die woorde uit sy mond gekom. "Wat as ek haar tydelike voog word?" Mevrou Elsie het haar brille reggeskuif, verbaas. Maar dit is nie 'n eenvoudige proses nie. Daar is evaluasies, huisbesoeke, profielanalise. Hoe lank sal dit neem? Minimaal 'n paar maande en selfs dan. En vir 'n noodtydelike voogtyskap het Renier onderbreek. Hierdie kind het pas 'n onverbeeldbare trauma deurgemaak. Sy het stabiliteit nodig, nie meer veranderinge nie. Die maatskaplike werker het gehuiwer. Wel, in uitsonderlike gevalle, wanneer daar geen onmiddellike familie is nie, en die onlangse trauma in ag geneem word. Ek sou die regter van die kinderhof moes raadpleeg, maar... Asseblief, het Renier gevra, 'n man wat selde hierdie woord gebruik het. Doen wat nodig is. Ek sal alle koste en verantwoordelikhede dra. Daardie aand het Renier nie die hospitaal verlaat nie. Hy het in 'n ongemaklike leunstoel langs Clara se bed geslaap en elke uur wakker geword om te kyk of sy reg is. Teen die oggend het hy 'n stapel dokumente wat mevrou Elsie gebring het, onderteken en sodoende amptelik die meisie se tydelike voog geword. Toe hy die pen op die laaste dokument geplaas het, het hy 'n vreemde rilling deur sy regterhand voel loop, soos 'n voorgevoel. Buite het die wêreld reeds oor die voorval begin praat. Televisie-uitsaai vragmotors het by die hospitaal se ingang saamgedrom.
Die sakeman wat met sy eie hande gegrawe het om 'n kind te red wat lewendig begrawe was die hoofopskrif in alle koerante. Sy selfoon het onophoudelik gelei met oproepe van joernaliste, politici en bekendes wat wou assosieer met die held van die oomblik. Maar Renier het dit alles geïgnoreer. Sittend langs Clara se bed, wat uiteindelik in vrede geslaap het, het hy 'n gevoel ervaar wat sy fortuin hom nooit gegee het nie, die sekerheid dat hy vir die eerste keer iets werklik belangriks in sy lewe gedoen het. Wat hy nie geweet het nie, was dat daardie impulsiewe besluit sy lot vir altyd sou verander, en dat die klein Clara, 'n kind sonder 'n bekende verlede, die sleutel sou wees om nie net sy toekoms te onthul nie, maar ook pynlik begrawe geheime van sy eie verlede. 3 dae later het Renier die deur van sy 3-verdieping dakwoonstel in die Constantia woonbuurt, een van Kaapstad se mees eksklusiewe adresse, oopgemaak. Clara het sy hand stewig vasgehou en met verwondering na die luukse woonstel gekyk. Haar oë het oor die ontwerpersmeubels, die kunswerke aan die mure, die groot vensters wat 'n panoramiese uitsig oor die stadgebied het, gegaan. "Welkom by jou nuwe huis, Clara," het Renier gesê, terwyl hy gekniel het om op haar hoogte te kom. "Ek weet dit is baie anders as die hospitaal, maar ek hoop jy sal daarvan hou." Die meisie het nie geantwoord nie. Sedert die redding het sy baie min gepraat, slegs loswoorde wanneer dit absoluut nodig was. Die dokters het verduidelik dat dit algemeen is by kinders wat ernstige traumas deurgemaak het. Maria, die huishoudster wat al meer as 15 jaar vir Renier gewerk het met 'n vriendelike glimlag nader gekom. "Dit moet ons klein gas wees," het sy gesê. "Ek het die gastekamer voorberei met 'n paar teddybere en kinderboeke wat ek vanoggend gekoop het." Clara het gedeeltelik agter Renier se been weggekruip en die dame met wantroue dopgehou. "Dit is reg, Clara," het Renier verseker. "Maria sal help om vir jou te sorg. Sy maak die beste sjokoladefitge in die wêreld, weet jy." 'n Flits van belangstelling het in die meisie se oë geglinster, maar het gou verdwyn. Maria het nie aanstoot geneem oor die kind se skaamheid nie. "Ek het 'n skinkbord met 'n happie in die kamer gelos. Wanneer jy gereed is om iets te eet, laat weet my net, dan maak ek nog," het sy gesê en diskreet wegbeweeg. Renier het Clara haar nuwe kamer gewys, ruim, met 'n enkelbed bedek met 'n kleurvolle quilt, rakke met speelgoed en kinderboeke wat haastig deur sy sekretarisse gekoop is, en 'n groot venster wat uitkyk oor die Kirstenbosch botaniese tuine. "Jy kan enigiets verander wat jy wil," het hy verduidelik. "Dit is nou jou ruimte." Clara het stadig deur die kamer geloop en liggies aan die voorwerpe geraak, asof sy bang was om dit te breek. Sy het voor 'n groot teddybeer gestop en dit skaam omhels. "Hou jy daarvan? Jy kan dit hou, dit is joune." Vir die eerste keer sedert die redding het Renier 'n klein glimlag op die meisie se lippe gesien. Die eerste weke was moeilik. Clara het gedrag getoon wat Renier ontstel het en Maria bekommer het. Sy het geweier om in die bed te slaap en het 'n hoek van die kamer verkies, teen die muur geleun. Sy het kos onder haar kussing weggesteek, asof sy bang was dat sy later niks sou hê om te eet nie. Sy het geskrik vir harde geluide en het gereeld nagmerries gehad wat haar in die middel van die nag laat skree het. Renier, sonder ervaring met kinders en nog minder met getraumatiseerde kinders, het professionele hulp gesoek. Bettina, die kinderpsigoloog, het Clara 3 keer per week besoek, terwyl hy self 'n terapeut begin raadpleeg het om te leer hoe om die situasie te hanteer. "Wees geduldig," het Bettina aangeraai. "Moenie iets forceer nie. Clara moet weer veilig voel en dit neem tyd. Skep voorspelbare roetines, dit help om vertroue te bou." Volgens die advies het Renier sy lewe heeltemal herorganiseer. Vir die eerste keer in dekades was hy nie meer die eerste om by die kantoor aan te kom en die laaste om te vertrek nie. Hy het verantwoordelikhede gedelegeer, internasionale reise gekanselleer en het gereelde maaltye met Clara begin eet. Aanvanklik het sy skaars aan die kos geraak as hy teenwoordig was. Maar Renier het volhard geduldig aan tafel gesit en met haar gepraat, selfs sonder om antwoorde te kry. Geleidelik het Clara begin eet as hy naby was, klein porsies aan die begin, dan met meer aptyt. Snags het hy die ritueel van stories lees vir haar ingestel. Clara het nooit tydens die lees geslaap nie, maar het kalmer geword. Renier het ontdek dat sy slegs kon aan die slaap raak wanneer die lig van sy kantoor, sigbaar deur die krakie van die deur, aangebly het. Hy het laat by die huis begin werk en verseker dat daardie kalmerende lig nooit voor dagbreek uitgegaan het nie. Buite die woonstel het die wêreld blykbaar behep geraak met die storie.
Koerante, tydskrifte en televisieprogramme het meegeding om besonderhede oor die wonders van die konstruksie, soos die geval bekend geword het. Fotograwe het in die voorportaal van die gebou saamgedrom en gewag om Renier met die meisie af te neem. Aanvanklik was die opskrifte positief, heldhaftige sakeman red kind wat lewendig begrawe is, die miljoenair wat nie bang was om sy hande vuil te maak om 'n lewe te red nie. Renier het uitnodigings vir onderhoude, huldeblyke en selfs 'n voorstel vir 'n boek oor die redding ontvang. Hy het alles geweier. Sy prioriteit was Clara en om haar aan die media bloot te stel sou haar trauma net vererger. Hierdie besluit het egter spekulasie begin aanwakker. Waarom soveel geheimhouding, het 'n invloedryke rubriekskrywer gevra. Sou daar meer in hierdie storie wees as wat ons sien? Die narratief het subtiel begin verander. Sou dit alles 'n opset wees, het 'n sensasionele nuusportaal gevra. Bronne na aan die maatskappy bevraagteken die toeval van die redding met Malan Konstruksie se finansiële probleme. Renier het aanvanklik die gerugte geïgnoreer, maar hulle het gou onvermydelik geword toe beleggers begin bel het, bekommerd oor die maatskappy se beeld. Sy assistent, Debbie, het met 'n bekommerde uitdrukking sy kantoor by die huis binnegekom. Meneer Malan, die raad het 'n buitengewone vergadering vir môre belê. Dit lyk dringend. Renier het gesug. Waaroor? Hulle het nie spesifiek gesê nie, maar Marius het kommer oor openbare beeld en afleiding van uitvoerende leierskap genoem. Marius was die voorsitter van die raad, 'n ou kollige vriend wat nou meer geïnteresseerd gelyk het in syfers as in die mense agter hulle. Ek sal daar wees, het Renier geantwoord, terwyl hy sy slape gevryf het. Die volgende oggend het hy Clara onder die sorg van Maria en Bettina gelos en na die maatskappy se hoofkantoor gegaan. In die huisbak het hy sy foon geraadpleeg en die jongste nuus gesien. 'n Invloedryke televisiekanaal het bevraagteken of die redding van die meisie nie 'n bemarkingstreek van Malan Konstruksies was nie. Die vergaderingssaal op die 30ste verdieping was gespanne toe hy binnekom. 8 mans en 2 vroue in pakke, wat die hoofaandeelhouers verteenwoordig het hom aangekyk met uitdrukkings wat gewissel het van bekommernis tot openlike afkeuring. Renier, dankie dat jy gekom het Marius begin, sonder die gewone handdruk. Kom ons gaan direk na die saak. Die raad is bekommerd oor die rigting wat dinge inslaan. Watter rigting presies, het Renier gevra en kalm gebly. Die media se spekulasie beïnvloed die waarde van ons aandele, het Sandra Botha, verteenwoordiger van 'n beleggingsfonds, ingegryp. Dit het verlede week 8% gedaal. En jy het 3 belangrike vergaderings met internasionale beleggers gemis, het 'n ander raadslid bygevoeg. Die Dubai-projek is feitelik verlore. Renier het na elkeen van hulle gekyk. Mense met wie hy jare lank gewerk het, sommige dekades lank. Ek sorg vir 'n kind wat 'n verskriklike trauma deurgemaak het, 'n kind wat ek gered het uit 'n situasie wat niemand van julle kan indink nie. Niemand bevraagteken jou houding op die dag van die redding nie, het Marius gesê en sy woorde versigtig gekies. Dit was bewonderenswaardig. Maar jou weiering om die situasie aan die media te verduidelik, voed samesweringsteorieë wat ons almal benadeel. Julle wil hê ek moet 'n getraumatiseerde kind vir openbare betrekkinge gebruik, het Renier ongelowig gevra. Ons wil hê jy moet optree as die voorsitter van 'n openbare maatskappy, het Sandra koud geantwoord. Of oorweeg om tydelik terug te staan totdat hierdie situasie opgelos is. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Renier het weer na die gesigte rondom die tafel gekyk, mense met wie hy die Malanryk gebou het, met wie hy oorwinnings gevier en krisisse oorkom het. Nou het hulle vreemdelinge gelyk. As die vrees om die maatskappy se beeld te benadeel, julle laat vergeet dat ons praat van 'n regte kind, 'n mens wat amper sy lewe verloor het, dan bou ons op 'n broser fondasie as enige onstabiele terrein waarop ons al ooit gebou het. Hy het sy aktetas toegemaak en opgestaan. Ek hoef nie terug te staan nie. Ek bedank as voorsitter en uitvoerende hoof van Malan Konstruksies, onmiddellik van krag. Die kamer het uitgebars in protes en uitroepe van verrassing, maar Renier was reeds op pad na die deur. Voordat hy vertrek het hy 'n laaste keer omgedraai, my aandele belang bly. Ek sal die besluite van hierdie raad met groot belangstelling dophou. In die huisbak, alleen, het Renier 'n mengsel van paniek en verligting gevoel. In 30 jaar het hy nooit gedink dat hy die maatskappy wat hy van niets afgebou het, sou verlaat nie. Maar vreemd genoeg, het hy geen spyt gevoel nie. Toe hy by die huis aankom, het hy Clara op die mat in die sitkamer gevind, besig om met kleurpenne te teken. Toe sy hom sien, het iets seldsaam gebeur,
Sy het opgestaan en na hom toe gehardloop en sy bene omhels. Dit is reg, kleintjie, het hy gesê, terwyl hy gekniel het om haar behoorlik te omhels. Ek is nou hier. Maria het nader gekom, bekommerd. Het iets gebeur? U lyk bedroef. Net 'n verandering van planne, Maria. Ek gaan nou meer tyd by die huis spandeer. Daardie aand, toe hy Clara in die bed gesit het die meisie vir die eerste keer spontaan gepraat. Gaan jy nie weg nie? Die eenvoudige vraag het Renier soos 'n bliksemstraal getref. Nee, Clara. Ek gaan nêrens heen nie. Sy het geglimlag en haar oë toegemaak, vinniger aan die slaap geraak as gewoonlik. Die volgende week het Renier Clara by 'n klein privaatskool ingeskryf, aanbeveel deur Bettina vir sy ervaring met kinders in spesiale omstandighede. Op die eerste dag het sy geweier om sy hand te los en hy het uiteindelik die hele oggend in die klaskamer gebly. Geleidelik het Clara begin aanpas. Sy het 'n vriendin gemaak, Annelie, die dogter van 'n onderwyser. Sy het tekeninge en klein skoolwerkies huis toe gebring wat Renier trots op die yskas geplak het. By die huis het klein vordering daagliks plaasgevind. Clara het in die bed begin slaap, hoewel sy nog die ganglig aan nodig gehad het. Sy het saam met Renier en Maria aan tafel begin eet, soms selfs brokkies van haar skooldag vertel. Bettina was optimisties. Sy skep nuwe veiligheidspatrone. Dit is 'n stadige proses, maar ons is op die regte pad. Maar die buitewêreld het onrustig gebly. Die storie het 'n nasionale obsessie geword, aangevuur deur al hoe meer uitgebreide samesweringsteorieë. Televisieprogramme het gespekuleer oor Clara se oorsprong, waarom daar geen rekords van haar was nie, en wat Renier se ware motief sou wees om haar te red en haar voog te word. Eendag toe hy Clara by die skool gaan haal het Renier iets verkeerd opgemerk. Sy het stil in die motor geklim, haar gesig gesluit en geweier om na hom te kyk. Wat het gebeur, Clara? Het iemand iets slegs vir jou gesê? Stilte. Jy kan vir my enigiets vertel. Ek is hier om te help. Uiteindelik met 'n beweerige stem het sy gevra, is dit waar dat jy net voorgee om van my te hou om op televisie te verskyn? Renier se hart het gebreek. Wie het dit gesê? Almal, het sy geantwoord met trane in haar oë. Callie het gesê sy pa het opgesien dat jy my gebruik om beroemd te word. Renier het die motor geparkeer en omgedraai om haar in die oë te kyk. Clara, kyk na my. Mense sê soms slegte dinge omdat dit makliker is om die ergste van ander te glo as om in goedheid te glo. Dit maak dat hulle nie sleg hoef te voel omdat hulle ook nie help nie. Maar ek beloof uit die diepte van my hart dat ek nie voorgee nie. Ek gee regtig om vir jou. Clara het sy gesig lank bestudeer, asof sy na tekens van leuns gesoek het. Daarna het sy stadig geknik. Ek glo jou. Daardie aand terwyl Clara geslaap het Renier 'n besluit geneem. Die spekulasies het die meisie geraak en dit was onaanvaarbaar. Die volgende oggend het hy sy advokaat gebel. Ek wil die proses vir finale aanneming begin. Die aannemingsproses het meer kompleks gebleik te wees as wat Renier hom voorgestel het. Sy advokaat, Emile Fouche, het die talle stappe verduidelik, sielkundige evaluasies, huisbesoeke, finansiële analise, onderhoude met bure en kennisse, sowel as die ondersoek na Clara se verlede, wat 'n raaisel gebly het. Het die polisie nog niks gevind nie, het Renier gevra tydens 'n vergadering in sy woonstel, terwyl Clara by die skool was. Emile het sy kop geskud. Geen vermissingsrekords wat met haar ooreenstem nie. Geen ooreenstemmende diens in die databasisse nie. Dit is asof sy uit die niet verskyn het. Dit is onmoontlik. Sy is 7 jaar oud. Iemand moes haar geboorte en entings iets geregistreer het. Die enigste hipotese wat ons oorweeg, is dat sy heeltemal buite die amptelike stelsels gehou is, miskien deur 'n familie wat afgesonderd geleef het of die advokaat het gehuiwer. Of iemand het haar doelbewus weggesteek van dat sy gebore is. Die idee was te ontstellend vir Renier om te oorweeg. Wie sou dit met 'n kind doen? En hoekom? Regter Liana Fouche van die Kinderhof was versigtig oor die saak. Meneer Malan, ek verstaan u begeerte om Clara aan te neem, maar ek moet die kind se beste belang oorweeg. Die feit dat ons haar oorsprong nie ken nie, bemoeilik die proses. En eerlikwaar, die skielike lewensverandering wek vrae. Watter soort vrae het Renier gevra terwyl hy die irritasie voel groei?
U het 'n veelhuisende loopbaan gehad, sonder vorige ervaring met kinders, en skielik verlaat u alles om te sorg vir 'n onbekende meisie wat u gered het. Ek moet verseker dat hierdie besluit nie impulsief is nie of gemotiveer word deur skuldgevoelens of publisiteit. Skuldgevoelens. Publisiteit. Renier het sy vuiste onder die tafel gebal. Met alle respek, edele, ek het hierdie kind se lewe gered. Ons het 'n band gevorm. Sy vertrou my, sy vorder. Om Clara te ontneem van 'n omgewing waar sy uiteindelik veilig voel, sou haar weer traumatiseer. Die regter het hom 'n oomblik bestudeer. Vir nou sal ons die tydelike voogdyskap handhaaf, met gereelde besoeke van die maatskaplike werker. Ons sal die saak oor 6 maande hersien. 6 maande het 'n ewigheid gelyk, maar dit was beter as niks. Renier het die hof verlaat, vasbeslote om te bewys dat hy die beste moontlike voog vir Clara was. Intussen het Renier se finansiële situasie begin verander. Hoewel hy steeds 'n ryk man was, het sy bedanking as voorsitter van Malan Konstruksies 'n dramatiese vermindering in sy inkomste beteken. Die maatskappy se aandele het na sy bedanking gedaal, wat die waarde van sy bates aansienlik verminder het. Verskeie beleggings is gevries weens dispute met die raad, wat nou deur Marius gelei is. Renier het hom nie veel daaraan gesteer nie. Hy het aansienlike spaargeld gehad en 'n luukse lewe was nooit sy prioriteit nie. Wat hom regtig gepla het, was die konstante pogings van die media om sy storie in iets onwelvoegliks te omskep. Een middag, terwyl hy op die internet geblaai het, het hy 'n artikel gevind met die opskrif: Held of meester manipuleerder. Die ware verhaal van die miljoenêr en die misterieuse meisie. Die teks het voorgestel dat die hele redding dalk opgevoer is om aandag af te lei van beweerde finansiële probleme van die maatskappy, of erger nog, om 'n soort onwettige aktiwiteit op die terrein waar Clara gevind is, te verberg. Woedend het Renier al sy sosiale media rekeninge gesluit en Debbie, wat steeds as sy persoonlike assistent vir hom gewerk het, opdrag gegee om enige onderhoudversoeke te weier. Hulle het geen perke nie, het hy vir Maria gesê, terwyl hy Clara deur die venster in die sekuriteitskompleks se tuin dopgehou het. Hoe kan hulle soveel leuns uitdink? Mense is bang vir wat hulle nie verstaan nie, meneer, het die huishoudster geantwoord, met die wysheid van iemand wat al baie in die lewe gesien het. En opregte goedheid is iets wat baie mense nie meer verstaan nie. Hulle roetine het geleidelik gevestig. In die oggend het Renier Clara skool toegeneem en die geleentheid gebruik om aan nuwe projekte te werk, konsultasie vir klein konstruksiemaatskappye en advies oor maatskaplike behuising, gebiede wat hom altyd geïnteresseer het, maar waarvoor hy nooit tyd gehad het om te verken nie. In die middag het hy Clara gaan haal, met huiswerk gehelp en dan saam gespeel of 'n fliek gekyk. Oor naweke het hulle Kaapstad verken op maniere wat Renier nog nooit van tevore gedoen het nie. Hulle het parke, museums, kinderuitstallings besoek. Clara was mal oor die Kirstenbosch botaniese tuine, veral die planetarium, waar sy met verwondering na die geprojekteerde sterre gekyk het. Sy het ook 'n belangstelling in plante ontwikkel en het elke spesies wat sy teëgekom het, opgewonde geïdentifiseer. Een aand het Renier 'n nota gevind wat aan sy slaapkamerdeur geplak was, geskryf met Clara se onreëlmatige handskrif: "Ek verstaan nie hoekom mense nie van jou hou nie." Sy hart het saamgetrek. Ten spyte van sy pogings om haar te beskerm, het Clara die negatiewe gebrom rondom hom opgemerk. Dinge het vererger toe Renier besluit het om 'n deel van sy spaargeld te gebruik om 'n maatskaplike projek te begin. Op 'n verlate terrein in die buitegebied van Kaapstad het hy begin om 'n tydelike skuilings vir Haveloses te bou. Die projek was eenvoudig, gestruktureerde tente, gemeenskaplike badkamers, 'n kombuis vir daaglikse warm maaltye, maar dit het vinnig die aandag van plaaslike owerhede getrek. Meneer Malan, hierdie konstruksie het nie munisipale goedkeuring nie, het 'n munisipale inspekteur hom in kennis gestel en vir hom 'n aansienlike boete gegee. Dit is 'n tydelike noodstruktuur. Die winter kom en daar is gesinne wat op straat slaap. Nietemin, dit benodig lisensiering. En hierdie terrein is in 'n gebied met spesifieke beperkings. Renier het die boete betaal, maar het nie die projek onderbreek nie. Toe Debbie hom vra of dit nie beter sou wees om op te gee nie, het hy ferm geantwoord: "As bureaukrasie verhoed dat lewens in die koue gered word, dan is daar iets diep verkeerd met ons prioriteite." Die media het natuurlik sy bedoelings verdraai. Voormalige uitvoerende hoof bou onwettige plakkerskamp in luukse gebied, het 'n opskrif gelei, heeltemal vals, aangesien die terrein in 'n vervalle industriële gebied geleë was. Die komplikasies het vermenigvuldig toe Clara ernstige longontsteking ontwikkel het.
Wat as 'n eenvoudige verkoue begin het, het vinnig geëskaleer na 'n longinfeksie wat dringende hospitalisasie vereis het. By die noodafdeling het Renier 'n skokkende nuus ontvang. Meneer Malan, u mediese fonds is gekanselleer, het die ontvangsdame hom ingelig. Wat bedoel u? Onmoontlik. Na 'n paar oproepe het hy ontdek dat die korporatiewe plan gekanselleer is na sy vertrek uit die maatskappy, iets wat gekommunikeer moes word, maar nie was nie. Sy private versekering het ook 'n administratiewe onreëlmatighede getoon, moontlik verwant aan die bevriesing van sommige van sy bates. Hoeveel kos die private behandeling, het hy vasbeslote gevra. Die bedrag was aansienlik, veral met die ingevoerde medisyne wat die dokter aanbeveel het om komplikasies te voorkom, gegeewe Clara se brose geskiedenis. Renier het nie gehuiwer nie. Hy het sy persoonlike kredietkaart uitgehaal, net om te ontdek dat dit ook geblokkeer is. Iets fout met die bankstelsels, het die bankbestuurder telefonies verduidelik, sigbaar verleë. Ek beveel aan dat u persoonlik by die tak verskyn om dit op te los. Renier het geweet dit was nie toeval nie. Iemand het sy lewe doelbewus moeilik gemaak, miskien Marius en die raad, miskien iemand met belangstelling in die skuilingse terrein, of miskien net die Suid-Afrikaanse bureaukrasie in sy normale werking. Sonder onmiddellike alternatiewe het Renier na die woonstel teruggekeer om iets te gaan haal wat hy nooit gedink het hy sou moes verkoop nie, die silwer horlosie wat sy pa hom op sy sterfbed gegee het. Hierdie horlosie meet die enigste tyd wat nie teruggekoop kan word nie, die tyd saam met diegene wat ons liefhet, het die ou messelaar gesê, voordat hy heen gegaan het. Die antiekwinkel het 'n billike prys vir die horlosie aangebied, wat 'n skaars en goed bewaarde stuk was. Die geld was genoeg om die hospitaal en die medisyne wat Clara nodig gehad het, te betaal. Toe sy vra oor die horlosie wat sy altyd aan sy pols gesien het Renier eenvoudig geantwoord, dit is veilig, gebeure vir spesiale geleenthede. Gedurende die 5 dae van hospitalisasie het Renier in 'n stoel langs Clara se bed geslaap en het die hospitaal slegs verlaat om vinnig te stort en klere te ruil. Die dokters was beïndruk met sy toewyding. "U het haar regtig lief soos 'n pa," het 'n verpleegster opgemerk toe sy hom Clara met oneindige geduld sien voed het. "Sy is my dogter," het Renier sonder aarseling geantwoord. "Nie deur bloed nie, maar deur keuse." Toe hulle uiteindelik ontslaan is, het 'n verrassing Renier by die huis gewag. Tientalle briewe en koeverte is afgelewer. Toe hy dit een vir een oopmaak, het hy ontdek dat dit van mense was wat hy oor die jare gehelp het, werknemers vir wie hy mediese behandeling betaal het, families van oorlede werkers wat ondersteuning ontvang het bo wat wettiglik vereis is, studente vir wie hy anonieme beurse gefinansier het. Baie koeverte het klein bedrag geld bevat, R10 hier, R50 daar, vergesel van emosionele notas. "U het my gehelp toe ek niks gehad het nie. My seun is op universiteit danksy u. Ek sal nooit vergeet wat u vir my familie gedoen het nie." Renier het ure lank gesit en elke boodskap gelees, stille trane het oor sy gesig geloop. Clara het hom so gevind en, sonder om iets te sê, langs hom gesit en sy hand vasgehou. "Is hierdie mense hartseer?" het sy na 'n rukkie gevra. "Nee, my liefie. Hulle wys dat hulle omgee. Dat hulle onthou." Die mees verrassende was 'n koevert sonder 'n afsender, wat 'n tjek van 'n aansienlike bedrag en 'n enkele sin bevat het. "Nou kan jy nog 'n paar mense red." Die nuus dat Renier die familiehorlosie verkoop het om Clara se behandeling te betaal, het op een of ander manier na die pers uitgelek. Vir die eerste keer in maande het die toon van die verslae verander. Die man wat 'n lewe ontgrawe het, verkoop sy eie geskiedenis om 'n ander te red, het 'n koerant gesê. Kommentare op sosiale media het die negatiewe narratief begin bevraagteken, wat as ons verkeerd was oor hom. Toe Clara terugkeer skool toe, is sy met liefde deur haar maats ontvang. Die onderwyser het met die klas oor empatie en respek gepraat. Selfs Callie, die seun wat haar gepla het skaam om verskoning kom vra. "My pa het gesê hy was verkeerd oor jou pa," het hy verduidelik. Hy het gesê nie elke ryk persoon is sleg nie. Clara het geglimlag. "My pa sê mense is nie goed of sleg nie. Hulle vergeet soms net om na ander se harte te kyk." Daardie aand, terwyl hy Clara met haar wiskundelys gehelp het Renier 'n oproep van mevrou Elsie, die maatskaplike werker, ontvang. "Meneer Malan, ons het iets oor Clara gevind. Kan u môre by my kantoor kom? Dit is te delikaat om oor die telefoon te bespreek." Renier het afgeskakel met 'n koue rilling oor sy ruggraat. Wat sou hulle ontdek het? Sou hulle uiteindelik die ware verhaal ken van die meisie wat sy lewe vir altyd verander het? Renier het daardie nag nie geslaap nie.
Sy gedagtes het gewemel van moontlikhede oor wat mevrou Elsie kon ontdek het. Sou dit Clara se biologiese ouers wees? 'n verre familielid? Of iets donkerder wat verband hou met die omstandighede waarin hy haar gevind het? Teen die oggend, nadat hy Clara by die skool afgelaai het met die belofte dat hy haar op die gewone tyd sou kom haal, het hy na die maatskaplike werker se kantoor in die middestad gegaan. Mevrou Elsie het hom ontvang met 'n ernstige uitdrukking wat sy angs net verhoog het. "Meneer Malan, ons het iets ontstellends gevind," het sy gesê en na 'n leer op die tafel gewys. 'n Polisieondersoek van 3 jaar gelede. 'n Anonieme klag oor 'n moontlike kinderhandelsnetwerk wat in die metropolitaanse gebied opereer. Die polisie het nooit konkrete bewyse gevind nie en die saak is gesluit, maar daar is ontstellende besonderhede. Sy het die leer oopgemaak en foto's van 'n verlate pakhuis en polisieverslae onthul. Volgens die klag is kinders in metaalkiste, soortgelyk aan die een wat u gevind het, gehou voordat hulle vervoer is. Ons glo dat Clara 'n slagoffer van hierdie skema kon gewees het, moontlik vergeet tydens 'n onderbreekte operasie. Renier het sy maag voel omdraai. Dit is monsteragtig. Is daar enige leidraad oor wie hierdie mense sou wees? Ongelukkig nie. Die ondersoek is belemmer deur 'n gebrek aan bewyse en, moontlik, deur eksterne inmenging. Die verantwoordelike speurder is skielik oorgeplaas en die saak is uiteindelik gesluit. En wat van Clara se biologiese ouers? Mevrou Elsie het gesug. Geen rekords nie. Dit is moontlik dat sy as baba ontvoer is, of sy het gehuiwer. Of deur familielede in 'n situasie van uiterste kwesbaarheid verkoop is. Renier het sy oë gesluit en probeer om die inligting te verwerk. Die idee dat Clara soveel gelei het, was byna ondraaglik. Dit bring ons by 'n delikate kwessie, meneer Malan, het mevrou Elsie voortgegaan. Die plek waar u Clara gevind het. Wat van dit? Dit was 'n terrein van Malan Konstruksies, korrek. Hoe lank het u maatskappy dit besit? Renier het sy voorkop gefrons. Ongeveer 2 jaar. Dit is aangekoop vir die Horizon Besigheidskompleks projek. Hoekom? Dit is net standaard prosedure om alle moontlike verbindings na te gaan, het sy geantwoord, maar iets in haar toon het meer as net eenvoudige prosedure voorgestel. Ondersoek julle of my maatskappy enige verband hiermee gehad het Renier ongelowig gevra. Ek maak geen beskuldigings nie, meneer Malan. Ek volg net die protokol. Baie kinders het die afgelope jare verdwyn en ons moet alle moontlikhede uitsluit. Renier het 'n groeiende woede gevoel. Ek het daardie meisie gered. Ek het my lewe aan haar gewy. Ek het my loopbaan prysgegee, laster en vervolging verduur. En nou is ek 'n verdagte. Mevrou Elsie het haar hande in 'n versoenende gebaar opgelig. Ek het dit nie gesê nie. Trouwens, u toewyding aan Clara is 'n punt in u guns in die aannemingsproses. Die regter was beïndruk met die onlangse verslae, veral na die hospitaalepisode. Dit het Renier effens gekalmeer. Wat gebeur nou? Die polisie het die ondersoek diskreet heropen. Wat Clara betref, gaan ons voort met die huidige plan. Die tydelike voogdyskap bly onveranderd en die aannemingsproses word steeds geëvalueer. Maar sy het weer gehuiwer. Ek het gedink u moes van die risiko's weet. Watter risiko's? As die biologiese ouers gevind word, of as daar ontdek word dat sy ontvoer is van 'n familie wat na haar soek, wel, dinge kan verander. Renier het gevoel asof die grond onder sy voete verdwyn. Die idee om Clara te verloor was ondraaglik, maar hy kon ook nie die moontlikheid ignoreer dat daar iewers desperaat ouers was wat na hul dogter gesoek het nie. Hy het die kantoor van mevrou Elsie diep ontstel verlaat. Terwyl hy doelloos deur die middestad geloop het sy gedagtes gewemel van teenstrydige gedagtes. Wat as hulle Clara se regte ouers vind? Sou hy dit kon verduur om haar te verloor? Maar hoe kon hy haar van haar biologiese familie ontneem? As dit sou bestaan, 'n groot reklamebord het sy aandag getrek, sy eie gesig, langs die opskrif, die redding wat Suid-Afrika geskit het, wat 'n ondersoekende dokumentêr oor die saak aangekondig het. Sy maag het van afskuw omgedraai. Intussen het Clara haar eie drama by die skool beleef. Hoewel die meeste van haar maats haar nou goed behandel het sommige ouers steeds hul kinders verbied om haar te nader, asof haar tragiese verhaal aansteeklik was. Gedurende die liggaamlike opvoeding klas het Clara in die ry gewag om die trampolien te gebruik toe sy 2 moeders op die paviljoen hoor gesels het, sonder om te besef dat sy hulle kon hoor.
Dit is daardie meisie, die een van die sakeman, het een van hulle gesê. Dink jy nie dit is vreemd nie? Die hele storie. My man sê daar is iets verkeerd. Hierdie Malan was altyd bekend daarvoor dat hy vuil speel in besigheid. Miskien is die meisie sy dogter by 'n minnares en dit alles is teater. Clara het die bloed in haar are voel kook. Sonder om 2 keer te dink, het sy die ry verlaat, die vroue genader en, met 'n moed wat sy nie eers geweet het sy besit nie, hardop gesê. My pa is die beste persoon in die wêreld. Julle weet niks? Die vroue het rooi geword van skaamte toe hulle besef dat hulle gehoor is. Die liggaamlike opvoeding onderwyser, Denise, wat deur die rumoer gewaarsku is, het vinnig nader gekom. Clara, wat gaan aan? Hulle het leuns oor my pa gepraat, het die meisie geantwoord, met woedende trane in haar oë. Denise, 'n toegewyde jong vrou wat Clara altyd met spesiale sensitiwiteit behandel het haar uit die gimnasium gelei, terwyl sy 'n afkerende blik na die 2 moeders gewerp het. Moenie luister na wat onkundige mense sê nie, Clara, het sy haar getroos. Soms oordeel mense wat hulle nie ken nie. Clara het geknik en haar trane afgevee. Hoekom hou hulle nie van my pa nie? Hy doen net goeie dinge. Sommige mense vind dit moeilik om in goedheid sonder eie belang te glo, het Denise wyslik geantwoord. Maar weet dat baie ander bewonder wat jou pa gedoen het en aanhou doen. Toe Renier Clara daardie dag by die skool gaan haal het die koördineerder hom gevra om oor die voorval te praat. Hy het 'n teregwysing vir die meisie se gedrag verwag, maar was verbaas toe die opvoeder haar steun uitgespreek het. Clara het vandag baie moed getoon, het sy gesê. Sy het met indrukwekkende oortuiging verdedig. Dit toon die sterk band tussen julle. Renier het ontroer geglimlag. In die motor het Clara haar weergawe van die voorval vertel, bekommerd oor sy moontlike reaksie. Is jy kwaad vir my, pa? Die woord pa het natuurlik uitgekom vir die eerste keer, wat Renier vir 'n oomblik sy asem laat ophou het. Natuurlik nie, my liefie. Jy was baie moedig. Maar onthou dat soms stilte 'n beter antwoord is vir mense wat nie jou aandag verdien nie. Sy het gedagtig geknik voordat sy gevra het, wat is 'n minnares? Renier het amper versmoor. Waar het jy daardie woord gehoor? Daardie vroue het gepraat. Hulle het gesê ek is die dogter van 'n minnares van jou. Hy het gesig, die motor geparkeer om haar behoorlik in die oë te kan kyk. Clara, 'n minnares is wel, dit is iemand met wie 'n getroude persoon in die geheim 'n verhouding het. Dit is verkeerd. Maar jy is nie getroud nie. Presies. En jy is nie my biologiese dogter nie. Jy is my dogter van die hart, wat net so belangrik is. Verstaan jy? Clara het geglimlag, blykbaar tevrede met die verduideliking. Op pad huis toe het sy oor sy dag gevra, soos sy altyd gedoen het. Renier het gehuiwer, onseker oor hoeveel hy oor die vergadering met mevrou Elsie moes deel. Ek het 'n paar mense ontmoet wat probeer om meer oor jou storie uit te vind, het hy uiteindelik geantwoord. Oor hoe jy by daardie kus uitgekom het. Clara het vir 'n paar oomblikke stil gebly. Ek onthou amper niks nie, het sy uiteindelik gesê. Net die donker. En die koue. Dit was die eerste keer dat sy enigiets oor haar verlede genoem het. Renier het gewag en haar ruimte gegee om voort te gaan as sy wou. Daar was 'n vrou wat sag gepraat het. Sy het my soms water gegee. En ek onthou 'n man wat geskree het. Renier het 'n knop in sy keel gevoel. Onthou jy jou ouers? Van voor dit alles? Clara het haar kop geskud. Ek weet nie. Soms droom ek van 'n geel huis en 'n groot hond. Maar ek weet nie of dit eg is of uitgedink nie. By die woonstel het hulle Maria gevind wat met 'n bekommerde uitdrukking gewag het. Meneer Renier, die bank het gebel. Iets oor u bates wat vrygestel word, maar met beperkings. Die daaropvolgende weke was van versigtige optimisme. Renier se finansiële hulpbronne is gedeeltelik gedeblokkeer, wat hom in staat gestel het om die skuilingprojek te hervat, nou met die nodige munisipale lisensies wat verkry is na intense onderhandelinge en die steun van 'n raadslid wat vir die saak simpatie gehad het. Met die ontvangde skenkings het Renier sy maatskaplike werk uitgebrei en het persoonlik kosmandjies en medisyne in behoeftige gemeenskappe afgelewer. Clara het hom altyd vergesel wanneer moontlik en het noukeurig die naam van elke persoon wat gehelp is in 'n kleurvolle noteboekie neergeskryf. Dit was sy wat die idee gehad het om inspirerende boodskappe in die pakkette in te sluit.
Mense het kos nodig, maar ook hoop, het sy verduidelik met 'n wysheid wat Renier dikwels verras het. Eendag, toe hulle van een van hierdie afleweringe teruggekeer het, het hulle 'n man by die gebou se ingang gevind wat gewag het. Dit was meneer Sebastiaan, ouer man van ongeveer 70 jaar, 'n voormalige voorman van Malan Konstruksies, nou afgetree. Meneer Malan, het hy met 'n diep stem geroep. Ek moet met u praat. Dit gaan oor die meisie. Renier het dadelik gespanne geraak. Clara, hoekom gaan jy nie saam met Maria op terwyl ek met meneer Sebastiaan praat nie? Toe hulle alleen was, het die ouer man direk tot die punt gekom. Meneer, ek sien alles wat hulle op televisie oor u sê, die beskuldigings. Dit is nie regverdig nie. Ek weet u is 'n goeie man. Dankie, Sebastiaan. Maar wat het dit met Clara te doen? Die ou timmerman het rondgekyk, asof hy bang was om gehoor te word. Meneer, ek het gewerk aan die voorbereiding van daardie terrein waar u die meisie gevind het. Onthou u dat daar 'n probleem met onreëlmatige rommel was? Ons het dit destyds gerapporteer. Renier het geknik en vaagweg die voorval onthou. Ons het boumateriaal gevind wat onwettig op die terrein gestort is. Die maatskappy het dit behoorlik weggedoen en die gebied omheen. Presies. Maar wat ek destyds nie vertel het nie, is dat ek snags vreemde mense daar gesien het. Ek het gedink dit was net versamelaars, maar nou, na alles wat gebeur het. Watter soort mense, Sebastiaan? Mans in 'n ongemerkte vragmotor. Hulle het swaar goed afgelaai op vreemde tye. Ek het selfs vir ingenieur Marco daarvan vertel, maar hy het gesê ek moet my nie inmeng nie, dat die terrein naby 'n plakkerskamp was en dit beter was om nie moeilikheid te soek nie. Renier het 'n koue rilling gevoel. Marco was die ingenieur wat Marius as verantwoordelik vir die voorbereiding van die terrein aangestel het, na die verkryging. Hoekom het u my nie vroeër met hierdie inligting genader nie, Sebastiaan? Die ouer man het sy oë laat sak. Vrees, meneer. Nadat u die maatskappy verlaat het, het hulle versprei dat enige iemand wat u ondersteun, ontslaan sou word. Ek het 'n klein seun wat nog daar werk, ek moes sy werk beskerm. Maar nou. Hy het 'n gekrekelde stuk papier uit sy sak gehaal. Ek het dit gevind terwyl ek my leer skoongemaak het. Dit is die vragmotor se nommerplaat wat ek destyds neergeskryf het. Ek het gedink u moes dit hê. Renier het die papier met bewende hande geneem. Dit kon 'n deurslaggewende leidraad wees. Dankie, Sebastiaan. Dit kan baie belangrik wees. Meneer Malan, die ouer man het sy hand op sy skouer geplaas. U het daardie meisie gered. Moenie toelaat dat hulle hierdie goeie daad besoedel nie. Daar is magtige mense wat hierdie storie wil begrawe. Watter mense, Sebastiaan? Weet u iets meer? Die timmerman het weer rondgekyk, sigbaar senuweeagtig. Ek weet net dat ingenieur Marco vreemde vergaderings gehad het met mense wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. En dat nadat u die meisie gevind het, hy haastig na die noordelike tak oorgeplaas is. Baie gerieflik, dink u nie? Daardie aand, nadat hy Clara in die bed gesit het, het Renier 'n ou kontak by die federale polisie, speurder Hannes Terron, gebel. Sonder om telefonies in besonderhede in te gaan, het hy 'n afspraak vir die volgende dag gemaak. Min het hy geweet dat hierdie gesprekke Pandora se boks sou oopmaak wat veel groter was as wat hy hom voorgestel het, en die wonderbaarlike redding van Clara sou verbind met netwerk van korrupsie wat deur hoë vlakke van Kaapstad se ekonomiese en politieke mag gestrek het, en wat direkte bande gehad het met mense na aan hom. Die vergadering met speurder Hannes Terron het in 'n diskrete koffiewinkel in die Bo-Kaap plaasgevind. Hannes, 'n man van 50 met 'n ernstige uitdrukking en oplettende oë, het aandagtig geluister terwyl Renier die gesprek met Sebastiaan vertel en die papier met die vragmotor se nommerplaat gewys het. Dit is baie ernstig, Renier, het die speurder gesê, na 'n paar minute van peinsende stilte. Dit stem ooreen met sommige ondersoeke wat ons gedoen het oor 'n moontlike netwerk van kinderuitbuiting wat in Kaapstad opereer. Dink u dat Clara 'n slagoffer van hierdie netwerk kon gewees het? Dit is moontlik. Maar wat my intrigeer, is die verband met u ou terrein en moontlik met mense van u maatskappy. Dit dui op 'n vlak van organisasie en beskerming wat ons slegs in goed gestruktureerde operasies sien. Hannes het beloof om diskreet te ondersoek en Renier gewaarsku om met niemand oor sy vermoedens te praat nie. As daar regtig magtige mense betrokke is, kan enige lekkasie die ondersoek in gedrang bring en u en Clara moontlik in gevaar stel. In die daaropvolgende dae het Renier sy tyd verdeel tussen sy maatskaplike projekte,
wat nou nie net die skuiling ingesluit het nie, maar ook 'n geletterdheidsprogram vir volwassenes in die straat, en die toenemende angs oor wat Hannes se ondersoek kon onthul. Clara, gelukkig, het onbewus gelyk van die nuwe bekommernisse. Sy het al hoe beter by die skool aangepas en 'n besondere belangstelling in literatuur en kuns ontwikkel. Haar onderwyser, Denise, het tydens 'n ouer vergadering oor haar talent vir skryfwerk kommentaar gelewer. Sy het 'n indrukwekkende sensitiwiteit vir 'n kind van haar ouderdom, het die opvoeder verduidelik. Sy het 'n opstel oor alledaagse helde geskryf wat die hele span ontroer het. Op pad huis toe na die vergadering het Clara skaam gevra of sy aan 'n skooluitstappie na die Isiko Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsgalery die naweek kon deelneem. Natuurlik kan jy, het Renier geantwoord, bly om haar geïnteresseerd te sien in aktiwiteite wat tipies is vir kinders van haar ouderdom. Juffrou Denise het gesê ons het ouerlike toestemming nodig, het sy voortgegaan, huiwerig. Ek het gesê my pa sal toelaat, maar Kelly het gesê jy is nie regtig my pa nie. Renier het sy hart vol saamtrek. Selfs met die vordering in die verhouding met haar maats, het Clara nog steeds moeilike oomblikke beleef as gevolg van haar ongewone situasie. Clara, kyk na my, het hy gesê en die motor op 'n veilige plek gestop. Daar is baie soorte families in die wêreld. Sommige word gevorm deur bloedbande, ander deur bande van liefde en keuse. Ons familie is dalk anders, maar dit is net so erg soos enige ander. Verstaan jy dit? Sy het gedagtig geknik. Soos 'n boom wat uit 'n ander saad groei, maar nog steeds 'n ware boom is. Renier het geglimlag, weer eens verwonderd oor haar intuïtiewe wysheid. Presies so. En ek sal jou toestemming met groot trots onderteken, as jou pa. Die naweek, terwyl Clara die museum met haar klas besoek het, het Renier 'n telefoonoproep van Hannes ontvang. Ons moet praat. Persoonlik. Dit is dringend. Hulle het weer by dieselfde koffiewinkel ontmoet. Die speurder het gespanne gelyk met diep donker kringe onder sy oë. Die nommerplaat wat jy my gegee het behoort aan 'n voertuig wat 4 jaar gelede gesteel is. Dit is 3 maande na die diefstal verlate en uitgebrand in die Parelstreek gevind. En dit beteken dat diegene wat daardie vragmotor gebruik het, nie geïdentifiseer wou word nie. Maar ons het iets interessanter gekry. Hannes het 'n leer oor die tafel geskuif. Herken jy enige van hierdie mans? Renier het die korrelige toesigfoto's ondersoek. Een daarvan het 3 mans getoon wat voor 'n industriële pakhuis gesels het. Sy bloed het koud geword toe hy een van hulle herken. Dit is Marco Teiteira, die ingenieur wat ek genoem het. En hierdie een? Hy het na die tweede man gewys, ongelowig, lyk soos Albert Venter, finansiële direkteur van my ou maatskappy. En die derde? Renier het die ouer man met 'n deftige voorkoms bestudeer. Ek is nie seker nie, maar hy lyk soos Rudolf Nauté, 'n sakeman in die eiendomsbedryf. Ons het jare gelede onderhandelinge met hom gehad, maar nooit iets gesluit nie. Hannes het ernstig geknik. Rudolf Nauté word tans ondersoek vir geldwasery en het verbindings met invloedryke politici. Die foto's is ongeveer 'n jaar gelede geneem, naby die plek waar ons later bewyse gevind het van kinders wat in aanhouding gehou is. My God! Renier het naar gevoel. Dink u dat my maatskappy by hierdie skema betrokke was? Nie noodwendig die maatskappy self nie, maar moontlik sommige uitvoerende beamptes. Wat my intrigeer is, waarom sou iemand Clara op daardie spesifieke terrein laat, wetende dat dit binnekort uitgegrawe sou word? Renier het die vraag oorweeg. Miskien het hulle nie geweet nie. Of miskien. 'n verskriklike gedagte het sy gedagtes binnengedring, miskien het hulle gehoop dat sy nooit gevind sou word nie. Dat sy onder tonne beton begrawe sou bly. Of, het Hannes versigtig voorgestel, miskien wou hulle hê dat jy spesifiek haar moes vind. Hoekom? Ek weet nog nie. Maar die tydsberekening is verdag. Kort nadat jy Clara gevind het, was daar 'n verandering in die maatskappy se direksie, jy is afgedank, en verskeie mense wat moontlik met die saak verband hou, is oorgeplaas of het van die radar verdwyn. Renier het gevoel sy kop draai met die implikasies. Beteken dit dat Clara in gevaar is? Moontlik. Ek sal 'n diskrete polisievoertuig aanwys om u woonstel te monitor en beskerming vir Clara by die skool te voorsien, sonder ophef. Intussen gaan voort met u roetine normaalweg. Ons wil niemand bang maak nie of die moontlik betrokke partye waarsku nie.
In die daaropvolgende dae het Renier in 'n konstante toestand van paraatheid geleef, obsessief slotte nagegaan, Clara vergesel op alle reise en Maria opdrag gegee om niemand sonder voorafgaande bevestiging die deur oop te maak nie. Clara, so oplettend soos altyd, het die verandering in sy gedrag opgemerk. Het iets gebeur, pa? Jy lyk bekommerd. Ek is net moeg, my liefie, het hy gelieg. Baie nuwe projekte. Sy het hom met daardie skerpsinnige oë bestudeer. Jy sê altyd ons moenie vir mekaar lieg nie. Renier het gesig. Clara het 'n vorm van waarheid verdien, selfs al was dit gedeeltelik. Ek is wel 'n bietjie bekommerd oor sommige dinge by die werk. Mense wat nie hou van wat ons by die skuiling doen nie. Hoekom sou iemand nie daarvan hou om mense te help nie? Soms, Clara, gee mense meer om vir geld en mag as vir die welstand van ander. Sy het geknik, asof dit iets bevestig wat sy reeds oor die wêreld vermoed het. Is dit hoekom daar elke dag 'n polisiekar in ons straat is? Renier het amper versmoor. Jy het dit opgemerk? Natuurlik, het sy geantwoord, met 'n uitdrukking wat duidelik gesê het, dink jy ek is dom? Dit is altyd dieselfde kar met dieselfde polisiebeamptes. Hulle beskerm ons, nie waar nie? Ja, hulle is. Maar dit is niks waaroor jy hoef te bekommer nie. Sy het onoreed gelyk, maar het die verduideliking aanvaar. Daardie aand, toe hy haar gaan nagaan het voor sy gaan slaap het, het hy Clara gevind wat in haar notaboek geteken het. Wat doen jy, kleintjie? Ek skryf boodskappe om in die kospakkette te sit, het sy geantwoord en haar werk gewys. In 'n netjiese handskrif het sy geskryf, as almal 'n bietjie gee, hoef niemand te vra nie, en die armes het nie jammer te nodig nie, hulle het 'n plek nodig om op te leen. Renier het sy oë vol trane raak. Waar het jy hierdie frases geleer? Ek het dit uitgedink, het sy eenvoudig gesê. Dit is wat jy altyd doen, pa. Jy gee mense 'n plek om op te leen. Hy het haar lank omhels en gedink aan hoe sy lewe verander het sedert daardie oggend op die bouperseel. Hoe sou hy hierdie buitengewone kind beskerm teen die kwaad wat hulle blykbaar omring het? Die antwoord het die volgende dag onverwags gekom, toe Renier 'n uitsettingsbevel ontvang het. Wat bedoel u uitsetting, het hy sy advokaat telefonies gevra. Hierdie woonstel is myne jare gelede gekoop en afbetaal. Adv Emile het eweneens perpleks gelyk. Blykbaar is die hele gebou ingesluit in 'n stedelike herlewingprojek. Die munisipaliteit onteien alle eiendomme in die blok vir die konstruksie van 'n kommersiële kompleks. Die vergoeding wat aangebied word, is ver onder markwaarde. Dit kan nie toeval wees nie, het Renier gemompel. Wie sit agter hierdie projek? 'n Konsortium genaamd Nuwe Horison Ondernemings. Ek kon nog nie gedetailleerde inligting oor die aandeelhouers kry nie, maar ek ondersoek. Renier hoef nie te ondersoek nie. Hy het presies geweet wie agter daardie naam gesit het. Nuwe Horison was die naam wat Marius aan die projek wou gee wat die Horison besigheidskompleks geword het. Hulle het 30 dae gehad om die eiendom te ontruim. Renier het besluit om dit nie dadelik vir Clara te vertel nie, om haar nie onnodig te ontstel nie. Eers moes hy 'n nuwe veilige plek vir hulle vind om te woon. Gedurende hierdie tyd het die woonstel onverwags in 'n gemeenskaplike skenkingsentrum verander. Mense wat Renier deur sy maatskaplike projekte gehelp het, het begin verskyn en gebring wat hulle kon, rys, bone, gebruikte klere, kinderboeke, met roerende notas. Ons het nie veel nie, maar ons weet u sal dit goed gebruik of vir die meisie wat lig na ons buurt gebring het. Clara het gestraal met elke nuwe skenking, alles noukeurig georganiseer en daarop aangedring om deel te neem aan die aflewerings aan behoeftige gesinne. Sien, pa. Dit is soos ek gesê het, wanneer almal 'n bietjie gee, hoef niemand te vra nie. In die laaste week voor die uitsetting het Renier nog nie 'n geskikte plek gevind om na te trek nie. Eiendomme in veilige woonbuurte was buite sy huidige begroting en hy het geweier om Clara na 'n gebied sonder voldoende infrastruktuur te neem. Dit was toe dat Sebastiaan, die ou timmerman, met 'n onverwagse voorstel verskyn het. Meneer Malan, ek het van die uitsetting gehoor. Ek het 'n aanbod om te maak. Ek besit 'n klein timmerwerkswinkel agter my huis in Malmesbury. Ek gebruik dit nie meer sedert ek afgetree het nie. Dit het 'n dak, soliede mure en badkamer. Dit is nie leek soos wat u gewoond is nie, maar dit is beskikbaar as u dit nodig het. Renier was ontroer deur die aanbod. Sebastiaan, ek kan nie aanvaar nie. U kan wel, meneer. U het my kleinseun met sy studies gehelp toe niemand anders 'n kans sou gee aan 'n seun van die buitegebied nie.
Nou is dit ons beurt om terug te gee. Op die dag van die trek het 'n verrassing Renier gewag. Honderde mense, inwoners van die skuilings wat hy gebou het, families wat skenkings ontvang het, vrywilligers van die maatskaplike projekte, het voor die gebou bymekaar gekom met plakkate, Renier Malan, held van die mense en die huis behoort nie aan die eienaar nie, dit behoort aan diegene wat dit nodig het. 'n Ouer dame het sy hande vasgehou. "U kan nie so weggaan nie. Hierdie huis is nie net u nie." Renier het vriendelik geglimlag. "Mevrou Zelma, niemand kan iets vashou wat aan die aarde behoort nie. Huise kom en gaan. Wat saak maak, is hoe ons daarin leef." Die mense het gevra om die bord die skenkershuis te hou wat Clara vir die ingang van die woonstel gemaak het. "Hou dit waar mense nog na mekaar soek," het Renier geantwoord. "Nie waar ek gewoon het nie." Hulle het daardie selfde middag na Sebastiaan se werkswinkel getrek. Die ruimte was eenvoudig, 'n groot pakhuis met geïmproviseerde afskortings wat 'n klein kamer, 'n sit, kombuiskamer en 'n basiese badkamer geskep het. Die dak het hier en daar gelek, maar die mure was solied. "Dit is nie juis waaraan ons gewoond was nie," het Renier opgemerk, bekommerd oor Clara se reaksie. Tot sy verbasing het die meisie betower gelyk. "Dit lyk soos 'n avontuurhuis. Kan ons dit op ons eie manier versier? Kan ek my tekeninge teen die mure ophang?" "Natuurlik kan jy, dit is nou ons huis." Clara het gehardloop om die ruimte te verken en ou timmerwerkgereedskap gevind wat Sebastiaan agtergelaat het. "Ons kan ons eie meubels maak, pa." Meneer Sebastiaan het gesê hy sal my leer hoe om met hout te werk. In die daaropvolgende dae, terwyl hulle by die nuwe woning aangepas het, het Renier voortgegaan om hulp te versprei met die ontvangde skenkings. Clara het alles noukeurig in bokse verpak wat met die name van die ontvangers geëtiketeer is en elke naam na aflewering deurgehaal. Nuuskierige verskynsel het begin gebeur. Mense wat hulp ontvang het, het begin verskyn, nie met dankbetuigings nie, maar met gereedskap, materiale en die bereidwilligheid om te werk. "U het ons gehelp toe ons dit die nodigste gehad het," het 'n werklose messelaar gesê. "Nou is dit ons beurt om terug te gee." Toe 'n storm 'n deel van die pakhuis se dak vernietig het, het 'n dosyn mans en vroue die volgende oggend met dakteels, hout en sement verskyn. Hulle het die hele dag gewerk en nie net die dak herstel nie, maar ook die mure versterk en nuwe vensters geïnstalleer. 'n Seun wat aan die werk deelgeneem het, het gelag toe hy Renier se verbaasde uitdrukking sien. "Nou is almal miljoenêrs soos u, ryk aan ander help." Daardie eenvoudige sin het Renier diep geraak. Miskien was dit die ware betekenis van rykdom, nie wat opgehoop word nie, maar wat gedeel word. Een middag, terwyl hy verbeterings aan die skuilings vir haweloses toesig gehou het, het Renier 'n oproep van Hannes ontvang. "Ons het belangrike nuus. Kan ons vanaand ontmoet?" "Wat het u ontdek?" "Nie oor die telefoon nie. Dit is beter om persoonlik te praat." "En Renier?" Die speurder se stem het gehuiwer, "Kom alleen. Moenie vir iemand sê nie." Hannes se toon het Renier angstig gemaak. Nadat hy Clara onder die sorg van Maria gelaat het, het hy na die ontmoetingsplek gegaan, 'n diskrete polisiekantoor in die noordelike voorstede van die stad. Hannes het hom in sy kantoor ontvang en die deur noukeurig gesluit. "Ons het u vermoedens bevestig. Die stedelike herlewing projek wat tot u uitsetting gelei het, is goedgekeur na 'n reeks geheime vergaderings tussen munisipale verteenwoordigers en uitvoerende beamptes van Nuwe Horison ondernemings. Raai wie die hoofaandeelhouers van die maatskappy is?" "Marius en Albert," het Renier sonder aarzeling geantwoord. "Presies. En daar is meer. Ons het 'n verband tussen hulle en Rudolf Naude gevind deur buitelandse rekeninge. Blykbaar was die terrein waar u Clara gevind het, deel van 'n veel groter skema van geldwassery en mensehandel." Renier het sy maag voel omdraai. "Wat het hulle presies gedoen?" Hannes het diep asem gehaal. "Volgens wat ons tot dusver versamel het, het die operasie konstruksiewerk as 'n fasade gebruik om mense en geld te verskuif. Kwesbare kinders was 'n produk in hierdie skema. Die speurder het naar gelyk net om daaroor te praat. Ons glo dat Clara een van die slagoffers was wat om een of ander rede weggedoen moes word. En dink u dat Marius en Albert hiervan geweet het? Was hulle direk betrokke? Ons het sterk bewyse dat hulle ten minste die infrastruktuur en dekking vir die operasie verskaf het, in ruil vir 'n deel van die winste. Maar ons het meer bewyse nodig voordat ons formele aanklagte teen sulke magtige mense kan instel. En wat is die volgende stap?
Ons is byna gereed om arrestasies te maak, maar 'n deurslaggewende element ontbreek nog, die identifisering van die leier van die operasie. Iemand baie magtig sit agter dit alles en beskerm Rudolf en die ander. Renier het 'n koue rilling oor sy ruggraat gevoel. En hoe kan ek help? Hannes het gehuiwer. Daar is volgende week 'n liefdadigheidsgeleentheid georganiseer deur die Bouersvereniging. Marius, Albert en waarskynlik Rudolf sal teenwoordig wees, saam met verskeie owerhede. Ons het iemand van binne die kring nodig om interaksies waar te neem, moontlike verbindings te identifiseer. U wil hê ek moet na hierdie geleentheid gaan, het Renier ongelowig gevra. Dit sou wees soos om in die leeu se bek te stap. Presies daarom sou dit perfek wees. Niemand sou vermoed dat u met die ondersoek saamwerk nie. Renier het die voorstel oorweeg. Dit was riskant, maar as hy kon help om die netwerk wat Clara en moontlik ander kinders getuister het, te ontmantel. Ek sal daar wees, het hy uiteindelik geantwoord. Wat Renier nie geweet het nie, was dat sy besluit 'n reeks gebeurtenisse sou ontketen wat nie net sy eie lewe nie, maar ook die van Clara en almal rondom hom in gevaar sou stel. Die goue saal van die Mount Nelson Hotel het geskitter met die weerkaatsing van honderde ligte in die kristalle van die kandelare. Mans in onberispelike pakke en vroue in galarokke het met champagneglase gesirkuleer en in laastemme oor besigheid, politiek en die jongste skandale van die Kaapstadse hoë samelewing gesels. Die liefdadigheidsgeleentheid van die Kaapstadse Bouersvereniging was, soos altyd, minder oor liefdadigheid en meer oor magsverbindinge. Renier Malan, in 'n donkerblou pak wat dekades lank sy daaglikse uniform was, maar wat nou vreemd ongemaklik gelyk het die skare van die saal se ingang af dopgehou. Baie bekende gesigte, mense met wie hy onderhandel het, geëet het, sakegeheime gedeel het. Mense wat hom nou met 'n mengsel van nuuskierigheid en minagting aangekyk het. Renier Malan. Die skril stem van Katrien Lombard, sosiale en vrou van 'n belangrike eiendomsontwikkelaar, het die gebrom deurgesny. Wat 'n verrassing om u hier te sien. Ek het gedink u het die samelewing verlaat om 'n wat is dit nou weer? Maatskaplike werker te word. 'n Paar diskrete laggies het rondom geklink. Renier het 'n beleefde glimlag geforseer. Goeienaand, Katrien. Ek hou nog kontak met die sektor. Om te bou bly immers my spesialiteit, of dit nou 'n gebou of 'n gemeenskap is. Die antwoord het skerper uitgekom as wat hy bedoel het, wat Katrien haar perfek gevormde wenkbroue effens laat lig het voordat sy, duidelik aanstoot geneem, weggestap het. Renier het diep asem gehaal en die saal binne gegaan. Volgens Hannes se instruksies het hy eers probeer om die teikens van die ondersoek te vind. Dit het nie lank geneem om Marius by die kroeg te sien nie, omring deur 'n groep uitvoerende beamptes. Albert was naby die verhoog en het met wat gelyk het na 'n groep politici gesels. Van Rudolf Naute was daar nog geen teken nie. Renier het 'n glas vonkelwater van 'n verbygaande skinkbord geneem en diskreet gesirkuleer, nader gekom aan waar Marius gestaan het. Sy ou vriend en nou mededinger het hom dadelik opgemerk, sy gesig het verrassing verraai voordat dit in 'n neutrale uitdrukking herstel het. Renier het Marius gegroet en sy hand formeel uitgesteek. Ek het nie verwag om u hier te sien nie. Marius het Renier geantwoord en sy hand kortliks geskud. Ek is nog steeds 'n aandeelhouer van Malan Konstruksies, onthou u. Ek is geïnteresseerd om op hoogte te bly van die sektor. Natuurlik, het Marius met valse hartlikheid ingestem. En hoe gaan dit met u huishoudelike situasie? Gaan dit goed met die meisie? Daar was iets in die toon waarmee hy Clara genoem het wat Renier 'n koue rilling laat kry het. Dit gaan uitstekend met haar. Sy pas baie goed aan. Goed om dit te hoor. Weet u, ek het altyd u medelee bewonder. Nie almal gee alles op om vir 'n onbekende kind te sorg nie. Ek het niks belangriks opgegee nie, Marius. Ek het net kunsmatige waardes vir regte waardes verruil. Marius het 'n kort, humorlose laggie gegee. Altyd die idealis. Maar ek wonder of u nuwe saak alles werd is wat u verloor het. Voordat Renier kon antwoord, het Albert nader gekom, vergesel deur 'n korpulente man met grys hare wat hy as Rudolf Naute herken het. Renier Malan het Albert uitgeroep, die valse jovialiteit in sy stem nog meer uitgesproke as die van Marius. Die man wat beton vir liefdadigheid verruil het. Albert het Renier koud geantwoord. Hy het na die derde man gedraai. Meneer Naute, ek glo ons het mekaar jare gelede kortliks ontmoet. Rudolf Naute het hom met berekenende oë aangekyk.
Ja, ek onthou. Jammer dat ons onderhandelinge destyds nie gevorder het nie. U opvolger was meer buigsaam. Die gesprek het vir 'n paar minute voortgegaan, oënskynlik hartlik, maar vol indirekte opmerkings en onderliggende spanning. Renier het oplettend gebly en die interaksies tussen die drie mans waargeneem, op soek na enige leidraad of aanduiding wat die ondersoek kon help. Dit was toe hy die aankoms van 'n indrukwekkende figuur in die saal opgemerk het. Almal teenwoordig het subtiel gereageer, houdings het reguit geword, gesprekke het in volume afgeneem. Die man, lank en deftig, met perfek gekamde silwer hare en 'n pak wat seker meer as 'n luukse motor gekos het 'n aura van onbetwisbare mag uitgestraal. Wie is dit, het Renier 'n verbygaande kelner gevra. Der Okkie Brink, meneer. Voorsitter van die Provinsiale Raad vir Stedelike Ontwikkeling. Renier het dopgehou terwyl Marius, Albert en Rudolf onmiddellik na die nuwe aankomeling beweeg het, met 'n eerbied wat aan onderdanigheid gegrens het. Die Braganza het hulle met kort knikke gegroet, soos 'n koning wat onderdane erken. Interessant, nie waar nie? Die sagte stem langs hom het Renier verras. Dit was 'n middeljarige vrou, elegant in 'n smaraggroen rok. Wat presies, het Renier versigtig gevra. Hoe sekere mans mag uitstraal, terwyl ander net voorgee om dit te besit. Sy het haar hand uitgesteek. Helene Marais. Ek is 'n argitek en soms 'n kritikus van hierdie sirkus wat hulle die konstruksie elite noem. Renier het haar hand geskit, geïntrigeerd. Renier Malan. Ek weet wie u is, het sy geglimlag. Die man wat 'n kind ontgrawe het en sy korporatiewe loopbaan in die proses begrawe het, 'n daad van heldhaftigheid of waansin, afhangende van wie die storie vertel. En watter weergawe glo u? Helene het elegant haar skouers opgetrek. Ek vorm liewer my eie opinies. En as ek u vanaand waarneem, duidelik ongemaklik in hierdie omgewing wat eens u natuurlike habitat was, neig ek na heldhaftigheid. Renier het geglimlag, opreg vir die eerste keer daardie aand. Dankie. Maar glo my, ek voel nie soos 'n held nie. Ek het net gedoen wat enige ordentlike mens sou doen. Daar is die fout, meneer Malan. U glo nog steeds dat ordentlike mense die meerderheid is. Sy het met 'n subtiele gebaar na die groep rondom Okkie gewys. Daardie mans daar verander die gesig van Kaapstad, nie om dit te verbeter nie, maar om elke laaste sent wins moontlik daaruit te trek. En hulle doen dit deur hele gemeenskappe in die proses te vernietig. Dit lyk asof u baie van hulle weet. Meer as wat ek graag sou wou, het Helene met 'n tikkie bitterheid geantwoord. My oorlede man het jare lank saam met Okkie gewerk. Eduard was 'n idealis, soos hy het geglo hy kon die stelsel van binne verander. Sy het 'n sluk van haar drankie geneem. Hy het op die harde manier ontdek dat korrupte stelsels nie hervorm word nie, hulle korrupteer die hervormers. Die gesprek is onderbreek toe Renier opgemerk het dat Okkie in sy rigting kyk. Vir 'n oomblik het hul blikke gekruis en Renier het iets koud oor sy ruggraat gevoel. Die man se oë was koud, berekenend en het hom geëvalueer asof hy 'n kommoditeit of 'n hindernis was. Hy weet wie u is, het Helene gemompel. En hy lyk nie gelukkig met u teenwoordigheid nie. Ek het alreeds agtergekom. Wees versigtig, meneer Malan. Mans soos Okkie Brink verdra nie anomalieë in hul perfek georganiseerde stelsels nie. En u, met die heldhaftige redding en die skielike verandering van waardes, is 'n ontstellende anomalie. Voordat hy kon antwoord, het Helene grasieus weggestap en in die skare verdwyn. Renier het die groep rondom Okkie bly dophou, nou met hernieuwde aandag. As Helene reg was, en iets in sy instink het gesê sy was, het hy pas 'n belangrike stuk van die legkaart geïdentifiseer wat Hannes besig was om te bou. Die geleentheid om nader te kom, het gekom toe Okkie kortliks van die groep geskei het om 'n drankie by die kroeg te kry. Renier het gemaklik in dieselfde rigting beweeg. Suiwer wyskei, asseblief, het Okkie vir die kroegman gevra. Dieselfde vir my, het Renier gesê en langs hom posisie ingeneem. Okkie het hom met 'n sywaartse blik geëvalueer. Renier Malan. Ons ontmoet mekaar uiteindelik persoonlik. Der Brink. U reputasie loop u vooruit. Net soos Isen. Die sakeman wat alles prysgegee het om voog te word van 'n verlate kind, 'n roerende verhaal. Die laaste sin was vol skeptisisme. Nie so buitengewoon as wat dit lyk nie. Ek het net gedoen wat reg was. Okkie het 'n kort laggie gegee. Wat reg is dikwels 'n kwessie van perspektief, dink u nie?
Vir sommige sou die regte ding wees om voort te gaan met bou, werksgeleenthede te skep, die stad te ontwikkel in plaas daarvan om u met sentimentaliteite te laat aflei. Ek beskou die redding van 'n lewe nie as sentimentaliteite nie, dokter. Natuurlik nie. Okkie het 'n sluk van sy whisky geneem en Renier oor die rand van die glas bestudeer. Weet u, ek het u onlangse traject met belangstelling dopgehou. U maatskaplike projekte. Edelaardig, ongetwyfeld. Maar ek wonder of u nie nuttiger sou wees as u terugkeer na wat u die beste doen nie. Malan konstruksies is nie dieselfde sonder u nie. Ek waardeer die kommer, maar ek is tevrede met my huidige keuses. Okkie het effens vooroor geleun en sy stem verlaag. Keuses kan hersien word, Malan. Veral wanneer nuwe inligting na vore kom. Watter soort inligting? Kom ons sê ek het gerugte gehoor, ontstellende gerugte oor die omstandighede waarin u die meisie gevind het. Te veel toevallighede, dink u nie? U persoonlik wat daardie spesifieke terrein op daardie spesifieke dag inspekteer. Renier het sy bloed koud gevoel word. Bedoel u iets, dokter? Ek let net op patrone. Dit is wat ek doen. En wanneer patrone onderbreek word, probeer ek verstaan waarom. Okkie het sy drankie klaargemaak en die leë glas op die toonbank geplaas. Dit was 'n plesier om u uiteindelik te ontmoet, Malan. Ek hoop u vind 'n pad terug na gesonde verstand ter wille van almal wat betrokke is. Met 'n kort knik het Okkie weggestap en Renier met 'n toenemende gevoel van alarm gelaat. Die boodskap was duidelik, hulle het hom gewaarsku om terug te trek, om op te hou om die bye te steur wat hy ontdek het. Minute later het sy selfoon gebrom. Dit was 'n boodskap van Hannes, het hy iets nuttigs gekry? Renier het vinnig getik, ek het die moontlike leier geïdentifiseer. Okkie Brink. Ek moet nou hier weg. Hy het die geleentheid diskreet verlaat, sy gedagtes het gewemel. Op pad huis toe het hy Hannes vanuit die motor gebel en die gesprek met Okkie en die ontstellende inligting wat Helene Marais verskaf het, gerapporteer. Dit maak sin, het die speurder geantwoord. Brink het verbindings op alle vlakke van mag, polities, ekonomies, selfs geregtelik. Hy sou die perfekte beskermer wees vir 'n operasie soos die een wat ons ondersoek. Hy het my feitelik gedreig, Hannes. En hy het Clara op 'n ontstellende manier genoem. Wees gerus. Ek sal die sekuriteit rondom julle onmiddellik verhoog. Intussen tree normaal op. Ons is naby daaraan om genoeg bewyse te versamel om met arrestasies voort te gaan. Toe hy by die huis aankom, het Renier Maria angstig op hom sien wag. Meneer Renier, genade. Clara het 'n verskriklike nagmerrie gehad, sy roep na u sedert sy wakker geword het. Renier het na die geïmproviseerde kamer gehardloop waar Clara geslaap het. Hy het haar opgekrul teen die muur gevind, haar teddybeer wat sy van die ou woonstel gebring het, vasgehou, oë wyd oop van vrees. Pa, het sy uitgeroep en haar in sy arms gegooi toe sy hom sien. Dit is reg, kleintjie. Dit was net 'n slegte droom, het hy haar getroos en haar beskermend omhels. Dit was nie net 'n droom nie, het sy gesnik. Ek onthou die man. Renier het gevries. Watter man, Clara? Die man met die diep stem wat met die vrou gepraat het wat my water gegee het. Hy het gesê ek was 'n probleem. Dat hulle van my ontslaa moes raak. Sy het nou onbeheerbaar gebewe. En vandag het ek hom weer gesien. Waar het jy daardie man gesien, Clara, het Renier gevra, sy hart het vinniger geklop. Op televisie. Maria het die nuus gekyk toe hulle mense wys wat by 'n partytjie aankom. Hy was daar. Maria, wat by die deur gestaan het met 'n knik bevestig. 'n Verslag oor die liefdadigheidsgeleentheid waarna u vandag gegaan het. Toe 'n gryshare man verskyn het Clara begin skree. Ek het dadelik afgeskakel, maar sy was baie ontsteld. Sou jy hierdie man weer kon herken, het Renier saggies gevra. Clara het geknik, steeds bewe. Renier het sy selfoon uitgehaal, die blaaier oopgemaak en 'n onlangse foto van Okkie Brink in 'n koerantartikel gevind. Hy het dit vir Clara gewys met 'n swaar hart. Was dit hierdie man wat jy gesien het? Clara het na die foto gestaar, haar gesig het bleek geword. Stadig het sy haar kop geskud. Nee. Dit was nie hy nie. Renier het 'n mengsel van verligting en verwarring gevoel. Hy het aangehou blaai en 'n foto van daardie aand se geleentheid gevind waar verskeie gaste verskyn het. Enige van hierdie mans?
Clara se oë het oor die beeld gegaan, totdat haar vinger bewerig na 'n figuur in die agtergrond gewys het. Hy. Dit was hy. Renier het die beeld vergroot, sy bloed het koud geword in sy are. Clara het na Rudolf Noude gewys. Is jy absoluut seker, Clara? Ja, het sy geantwoord met 'n oortuiging wat geen twyfel gelaat het nie. Ek sal nooit sy stem vergeet nie. Hy het gesê ek het te veel gesien, dat ek te veel geweet het. Renier het haar weer omhels, sy gedagtes het vinnig die implikasies van hierdie openbaring verwerk. Clara was nie net 'n ewekansige slagoffer nie, sy was 'n getuie. Iemand wat mense wat by die kriminele skema betrokke was, kon identifiseer. Ek sal vir jou sorg, Clara. Ek beloof. Niemand sal jou weer seermaak nie. Nadat sy uiteindelik aan die slaap geraak het, uitgeput deur die emosionele stres, het Renier dadelik vir Hannes gebel en vertel wat hy ontdek het. Dit verander alles, het die speurder gesê, sy stem gespanne. As Clara Noude kan identifiseer, is sy 'n sleutelgetuie. Maar dit beteken ook dat sy in veel groter gevaar is as wat ons gedink het. Wat doen ons nou? Ek het julle nodig om dadelik daar weg te kom. Ek het 'n veilige plek waar julle kan bly totdat ons die operasie voltooi het. Wanneer? Nou. Vanaand. Ek stuur 'n betroubare span om julle te kom haal. Neem net die noodsaaklikste saam. Renier het afgehaak, die adrenalien het deur sy are gestroom. Hy het vinnig die situasie aan Maria verduidelik, wat dadelik begin het om 'n rugsak met klere en noodsaaklike items vir Clara voor te berei. Dink jy dat ons in werklike gevaar is, het sy gevra, die bekommernis duidelik op haar verrimpelde gesig. Ek hoop dit is net oormatige voorsorg, het Renier geantwoord, en wou haar nie onnodig alarm maak nie. Maar dit is beter om geen risiko te neem nie. Terwyl hulle gewag het vir die polisie om te arriveer, het 'n geluid by die agterdeur Renier laat skrik. Met 'n versnelde hartklop het hy versigtig nader gekom, net om Sebastiaan, die ou timmerman, daar te vind met 'n benoude uitdrukking. Meneer Sebastiaan, wat doen u hier op hierdie tyd? Meneer Malan het die ouer man gefluister, sigbaar gespanne. Ek het vreemde mans in die buurt sien rondhang, wat na u en die meisie gevra het. Ek het nie van hulle manier gehou nie. Ek het kom waarsku dat dit beter is om versigtig te wees. 'n Koue rilling het Renier se ruggraat afgeloop. Wanneer was dit? Net nou. 2 swart motors, ongemerk. Die mans was nie van hier nie, jy kon dit aan hulle manier van praat sien. Op daardie oomblik het Renier se selfoon gelei. Dit was Hannes. Renier, ons het 'n probleem. Die span wat ek gestuur het verdagte beweging naby u ligging gerapporteer. Ongeïdentifiseerde mans, moontlik gewapen. Ek weet reeds. Sebastiaan het my net nou gewaarsku. Kom dadelik daar weg. Moenie vir die span wag nie. Vind 'n plek om weg te kruip totdat ons by julle kan uitkom. Renier het afgehaak, sy gedagtes het gejaag om 'n ontsnappingsplan te formuleer. Maria, maak Clara wakker. Ons moet dadelik gaan. Waarheen gaan ons, meneer, het Sebastiaan gevra, die lojaliteit duidelik in sy bereidwilligheid om te help self sonder om die situasie heeltemal te verstaan. Renier het vinnig gedink. Hulle het 'n plek nodig waar niemand hulle sou soek nie, ver genoeg van die stad, maar toeganklik binne die volgende paar uur. En toe het die inspirasie soos 'n bliksemstraal gekom. Die verlate plaas in Stellenbosch. Die een wat ek van my pa geërf het en nooit ontwikkel het nie. Die ou plaas, het Sebastiaan bevestig, wat Renier se eiendomme al dekades lank geken het. Presies. Niemand sou dit onthou nie. Dit is jare lank verlate. Sebastiaan het geknik. Ek ken 'n alternatiewe roete langs sekondêre paaie. Ek kan julle in my vragmotor neem. Clara het by die deur verskyn, slaperig en verward, en het Maria se hand vasgehou. Pa, wat gaan aan? Renier het gekniel om op haar hoogte te kom. Ons gaan op 'n verrassingsreis, my liefie, 'n avontuur. Maar ons moet baie stil en vinnig wees, so spioene op 'n geheime sending. Kan jy dit doen? Die vermelding van spioene het Clara se belangstelling gewek, wat ernstig geknik het, die slaperigheid vir 'n oomblik vergeet. Binne minute was hulle in Sebastiaan se ou vragmotor, op pad langs sekondêre paaie wat uit die stad kronkel. Clara, toegedraai in 'n kombers, het op Maria se skoot op die passasierssitplek geslaap, terwyl Renier en Sebastiaan waaksaam gebly het. Meneer Malan het die ou timmerman na 'n rukkie stilte gesê.
Ek weet nie presies in watter moeilikheid u beland het nie, maar weet dat u op my kan reken. Daardie meisie sy verdien 'n kans in die lewe. Renier het na Clara se profiel gekyk, wat vreedsaam geslaap het ten spyte van die gevaar wat hulle omring het, en het 'n ystersterkte vasberadenheid in sy hart voel stol. Sy sal daardie kans kry, Sebastiaan. Selfs al moet ek die hele wêreld trotseer om dit te verseker. Die vragmotor het deur die nag gery en die ligte van Kaapstad agtergelaat, op pad na 'n onsekere, maar hoopvolle bestemming. Wat Renier nie geweet het nie, was dat hierdie desperate vlug net die begin sou wees van 'n reis wat nie net 'n lewens nie, maar die van 'n hele gemeenskap sou verander. Die dagbreek het die klein groepie uitgeput, maar veilig op die verlate plaas in Stellenbosch gevind. Die eiendom met 'n bietjie meer as 10 morg is dekades vroeër deur Renier se pa gekoop, met die nooit verwerklikte droom om op die platteland af te tree. Die hoofhuis was eenvoudig 3 slaapkamers, 'n sitkamer, 'n rustieke kombuis en 'n wye stoep wat die hele struktuur omring het. Jare van verwaarlosing het duidelike merke gelaat, gebreekte dakteels, skewe vensters, hoë onkruid oral. Maar die mure was solied en die belangrikste, dit was 'n plek wat niemand met Renier Malan, die konstruksiesakeman, sou assosieer nie. Dit is nie juis leaks nie, het Renier opgemerk terwyl hy 'n ou olielamp wat in die spens gevind is, aangesteek het, maar dit sal ons vereer skuiling bied. Clara, wat met sonsopkoms wakker geword het die ruimte met kinderlike nuuskierigheid verken, oënskynlik onbewus van die gevaar wat hulle snags laat vlug het. Pa, daar is 'n stroompie agter. En reuse bome. Kan ons 'n boomhuis bou? Haar vermoë om wonderwerke in die mees ongunstige omstandighede te vind, het Renier nooit opgehou om te ontroer nie. Miskien as dinge 'n bietjie kalmeer. Sebastiaan en Maria het 'n basiese skoonmaak geïmproviseer, die stowwerige vloer gevee en een van die kamers vir Clara reggemaak om te rus. Die ou timmerman het nou die dak geïnspekteer en die nodige herstelwerk geëvalueer. Die struktuur is goed, meneer, het hy berig terwyl hy versigtig met die houtleer afgeklim het. Dit moet net 'n paar dakteels vervang en 'n paar balke versterk. Niks wat ons nie kan regmaak nie. Renier het geknik, dankbaar vir sy vriend se bekwaamheid. Sebastiaan, u moet terug aan Kaapstad toe. U het al te veel gewaag deur ons te help. Die ouer man het ferm sy kop geskud. Met alle respek, meneer, ek sal julle nie hier alleen laat nie. Hierdie plek het onderhoud nodig, en u het geen ervaring met plattelandse lewe nie. Voordat Renier kon protesteer, het sy selfoon gebrom, dit was Hannes. Is julle veilig, het die speurder sonder omhaal gevra. Ja, op 'n plek wat niemand ken nie. Wat het gebeur nadat ons vertrek het? Hannes het swaar gesig. Gewapende mans het u ou woning ongeveer 30 minute na u vertrek binnegeval. Gelukkig het my span reeds aangekom en daar was 'n konfrontasie. 2 verdagtes is aangehou, ander het gevlug. Renier het 'n koue rilling oor sy ruggraat gevoel toe hy hom voorstel wat kon gebeur het as hulle langer geneem het om te vertrek. Ons moet nou vinnig werk, het Hannes voortgegaan. Die operasie is vervroeg. Ons gaan Rudolf Noute vandag nog arresteer en met die inligting wat Clara verskaf het ons genoeg om hom aangehou te hou terwyl ons meer bewyse teen Okkie en die ander versamel. En wat van ons? Hoe lank moet ons weggesteek bly? Moeilik om te sê. Selfs met Noute in hegtenis geneem, het Okkie nog steeds baie mag en invloed. Ons sal op 'n stadium formele verklaringe van Clara nodig hê, maar ons werk daaraan om te verseker dat dit met totale veiligheid gebeur. Die gesprek is onderbreek deur die geluid van 'n motor wat nader kom. Renier het dadelik waaksaam geraak. Ek moet afskakel. Iemand kom aan. Bly waaksaam. Ons sal kontak hou. Renier het na die stoep gegaan, gespanne, net om te ontspan toe hy 'n ou jeep sien wat bestuur word deur 'n middeljarige man met gelaatstrekke wat gelyk het asof dit deur die son en tyd gekerf is. Dit was Japie, die plaasopsigter wat soms na die eiendom omgesien het. Meneer Renier, het die man verbaas geroep. Hoe lank laas? Ek het nie geweet u kom plaas toe nie, anders sou ek alles reggemaak het. Dit was 'n laaste minuut besluit, Japie. Ek het 'n rukkie weg van die stad nodig gehad. Die plaasopsigter het geknik, asof dit alles sin gemaak het. Die plaaslig maak die kop beter skoon as enige medisyne. Ek het kom saailinge vir die boord bring, maar ek sien u het geselskap. Het u iets van die dorp nodig? Ek kan kruideniersware gas bring hê. Renier het die aanbod oorweeg. Hulle het voorrade nodig gehad, maar ook diskresie.
Dit sal wonderlik wees, Japie. En as u ons teenwoordigheid hier geheim kan hou, sal ek dit waardeer. Natuurlik, meneer Renier. Hier op die platteland weet ons hoe om ander se privaatheid te respekteer. Japie het na Clara gekyk, wat nuuskierig agter Renier gekyk het. En wie is hierdie mooi jong dame? My dogter, Clara. Die plaasopsigter het vriendelik geglimlag. Aangename kennis, mevrou Clara. As u die dier in die omgewing wil leer ken, kan ek u wys. Daar is suikerbekkies, Piet my vrou, selfs 'n familietoekans wat soms verskyn. Clara se oë het geglinster. Regte toekans. Kan ons vandag sien? Laat ek eers die kruideniersware bring, dan reël ons daardie uitstappie, het Japie geantwoord en vriendelik geknip. In die daaropvolgende ure het 'n verrassend rustige roetine gevestig. Sebastiaan en Japie het aan die mees dringende herstelwerk aan die huis gewerk, Maria het etes geïmproviseer met die voorrade wat van die stad gebring is, en Clara het entoesiasties die terrein verken, altyd onder Renier se waaksame oog. Snags, sittend op die stoep wat deur olielampe verlig is, het die groep 'n eenvoudige aandete gedeel. Clara, uitgeput van die dag se verkenning, het kort daarna op Renier se skoot aan die slaap geraak. Die maanlig het die pastorale toneel met 'n silwerige lig gebaai, wat 'n byna magiese atmosfeer geskep het, asof hulle tydelik ontkoppel was van die gevare wat hulle daarheen gedryf het. Sy lyk gelukkig hier, het Maria opgemerk en na die slapende Clara gekyk. Kinders het hierdie aanpassingsvermoë, het Renier geantwoord. Soms dink ek dat hulle wyser is as ons en aanvaar wat hulle nie kan verander nie en vreugde vind in die klein dingetjies. U lyk ook anders hier, het Sebastiaan opgemerk. Meer in vrede ten spyte van alles. Renier het die opmerking oorweeg. Dit was waar. Ten spyte van die gespanne omstandighede, was daar iets aan daardie eenvoudige plek, ver van die beton en glas van die stad, wat diep in hom resoneer het. Miskien was dit die verbintenis met sy pa, wie se nooit verwerklikte droom om op die platteland te woon nou 'n toevlugsoord vir hom en Clara gedien het. Of miskien was dit net die stadiger pas, die skoon lig, die stilte wat slegs deur die geluide van die natuur onderbreek is. Miskien moes ek lankal hierheen gekom het, het hy gemompel. Die daaropvolgende dae het belovende nuus gebring. Hannes het ingelig dat Rudolf Naude gearresteer is, asook Albert, die voormalige finansiële direkteur van Malan Konstruksies. Bewyse van korrupsie, geldwassery en betrokkenheid by mensenhandel is gevind. Marius was onder ondersoek, maar daar was nog nie genoeg bewyse om hom te arresteer nie. Wat Okkie, die magtige voorsitter van die provinsiale raad vir stedelike ontwikkeling, betref, het hy onaangeraak gebly, beskerm deur sy invloedryke verbindings. Hy weet ons kom naby, het Hannes tydens een van sy daaglikse oproepe gesê. En hy gebruik alle hulpbronne om die ondersoek te bemoeilik. Regters word onder druk geplaas, getuies huiwer, dokumente verdwyn geheimsinnig. En wat van Clara? Sal hulle nog steeds haar verklaring nodig hê? Ongelukkig, ja. Sy is die enigste ooggetuie wat Naude direk met Okkie kan verbind. Sonder dit kan Naude beweer dat hy alleen opgetree het, en Okkie kom ongeskonde daarvan af. Renier het gesig en deur die venster gekyk na waar Clara met 'n hondjie gespeel het wat Japie van die dorp gebring het, 'n karamelkleurige straathond wat sy dadelik 'n beskuitie gedoop het. Sy leef uiteindelik soos 'n normale kind, Hannes. Die idee om haar weer in hierdie nagmerrie in te sleep. Ek verstaan, Renier. Maar dink aan die groter goed. Hoeveel ander kinders kan gered word as ons hierdie netwerk heeltemal ontmantel? Die gesprek is onderbreek deur Clara se geanimeerde gille wat Renier geroep het om iets te sien. Hy het Hannes gevra om te wag en het haar tegemoet gegaan. Pa, kyk wat ek gevind het. Clara het na hom gehardloop en iets in haar hande vasgehou. Toe sy naby kom, het Renier gesien dat dit 'n klein geel trompetboomsaailing was met wortels wat nog aan 'n bietjie grond vasgesit het. Dit het naby die stroompie geval, het sy verduidelik, uitasem van opgewondenheid. Meneer Japie het gesê dit moes deur die reën meegesleer gewees het. Kan ons dit in die agterplaas plant? Renier het geglimlag en haar hare gestreel. Natuurlik kan ons. Waar wil jy dit plaas? Clara het na 'n sentrale punt op die terrein gewys, 'n klein heuwel van waar die hele eiendom gesien kon word. Daar? So, as dit groot word, sal almal die geel blomme van ver af kan sien. Uitstekende keuse. Kom ons kry gereedskap by Sebastiaan. Terug by die telefoon het Renier sy besluit geneem.
Hannes, ek verstaan die belangrikheid van Clara se verklaring. Maar ek het 'n voorwaarde, ek wil totale beskerming vir haar hê. En ek wil hê dat die verklaring hier opgeneem word, waar sy veilig voel, nie in 'n intimiderende polisiekantoor nie. Ek kan probeer om dit te reël, het die speurder na 'n pouse geantwoord. Ek sou 'n betroubare regter en aanklaer bring met minimale begeleiding. Dit sou 'n onkonvensionele prosedure wees, maar gegeewe die omstandighede. Dit is dit of niks. Verstaan. Ek sal die reëlings tref en u inlig. Dit behoort 'n paar dae te neem. In hierdie dae van wag het iets buitengewoons begin gebeur. Die plaas voorheen verlate het nuwe lewe gekry. Sebastiaan, met die hulp van Japie en af en toe ander plaaslike inwoners wat die plaasopsigter diskreet gebring het die dak herstel, die stoepvloer versterk en selfs 'n geïmproviseerde sonnestelsel geïnstalleer om basiese elektrisiteit te voorsien. Clara het elke herstelwerk met opregte belangstelling dopgehou en verduidelikings oor timmerwerk, elektrisiteit en tuinmaak met 'n onversadigbare nuuskierigheid geabsorbeer. Sy het die skepping van 'n groentetuin as 'n persoonlike projek aangeneem, waar sy blaarslaai, tamatie en aromatiese kruiesaailinge wat deur bure geskenk is, geplant het. Een middag, terwyl Renier Clara gehelp het om haar plantjies nat te lei, het sy 'n onverwagse vraag gevra. Pa, kan ons vir altyd hier woon? Die vraag het Renier verras. Sou jy daarvan hou? Mis jy nie die stad, die skool, jou vriende nie? Clara het die vraag ernstig oorweeg, soos sy met alles gedoen het. Ek mis juffrou Denise en Annelie. Maar hier is dit gelukkiger. Daar is nie mense wat leuns oor jou praat nie, en geen slegte mans wat na ons soek nie. Die eenvoud waarmee sy die situasie gestel het Renier se hart gebreek. En het sy voortgegaan, hier glimlag jy meer. In die stad was jy altyd bekommerd. Renier het gekniel om op haar hoogte te kom, jy is reg, Clara. Ek glimlag regtig meer hier. En ja, ons kan so lank bly as wat ons wil, nadat ons daardie probleme opgelos het waarvan ek gepraat het. Haar oë het geglinster. Kan ons Annelie laat kuier? En meer huisies bou vir ander kinders wat hulp nodig het, soos die van die skuiling. Die idee het iets in Renier se gedagtes aangesteek. Die grond was groot, veel groter as wat hulle vir hulself sou nodig hê. En dit was relatief naby aan die stad geleë, maar ver genoeg om rustigheid en kontak met die natuur te bied. Weet jy, Clara, dit is 'n briljante idee. Regtig briljant. Toe Hannes uiteindelik gebel het om te bevestig dat hy toestemming gekry het om Clara se verklaring op die plaas op te neem, het Renier reeds 'n volledige plan opgestel. Met behulp van sy ingenieursvaardighede en Sebastiaan se praktiese ervaring, het hy 'n projek vir 'n klein selfonderhoudende gemeenskap geskets. Ek dink aan klein modulêre huise, eenvoudig maar waardig, het hy aan Sebastiaan verduidelik en sy voorlopige tekeninge gewys. Met behulp van ekologiese en bekostigbare materiale. Elke familie sou sy eie groentetuin hê en gemeenskaplike areas vir sosialisering en leer. Die ou timmerman het die sketse met bewondering bestudeer. Dit is ambisieus, meneer Renier. Maar heeltemal uitvoerbaar, veral met vrywillige arbeid. Dit sou 'n ruimte wees vir kwesbare gesinne, het Renier entoesiasties voortgegaan. Maar nie net 'n tydelike skuiling nie, 'n ware tuiste, waar hulle hul lewens met waardigheid kan herbou. Op die dag wat vir die verklaring vasgestel is, het 'n klein diskrete konvooi by die plaas aangekom, Hannes, vergesel deur 'n regter met 'n kalm gelaat, 'n aanklaer met 'n vasberade uitdrukking en 2 polisiebeamptes in burgerlike klere. Clara, aanvanklik skaam en angstig, is vriendelik deur die regter Mariana, gelei, wat 'n spesiale manier gehad het om met kinders te praat. Dit is nie 'n ondervraging nie, Clara, het sy verduidelik, sittend op die stoep met die meisie. Dit is net 'n gesprek waarin jy ons vertel wat jy onthou, op jou manier. En jou pa kan die hele tyd by jou bly. Met Renier wat haar hand vasgehou het, het Clara alles vertel wat sy onthou het, die mans met die diep stemme, die vrou wat haar soms water gegee het, die lang periodes van duisternis in die metaalkis, en uiteindelik, Rudolf Noute wat beveel het om van haar ontslae te raak, omdat sy gesien het wat sy nie moes sien nie. En wat het jy gesien, Clara, wat hulle nie wou hê jy moes sien nie, het die aanklaer vriendelik gevra. Clara het gehuiwer en na Renier gekyk, wat bemoedigend geknik het. Ek het die belangrike man gesien wat geld vir die slegte man gegee het. Baie geld. En ek het gehoor hoe hulle praat oor handelsware wat verskuif moes word voordat die polisie dit sou uitvind. Ek het dit destyds nie verstaan nie, maar nou weet ek dat hulle oor kinders gepraat het.
Soos ek. Die regter en die aanklaer het blikke gewissel. Sou jy hierdie belangrike man kon herken as jy hom weer sien? Clara het ferm geknik. Ja. Hy het altyd 'n groot blinkring gedra en hy het gepraat asof hy alles besit. Toe hulle haar verskeie foto's gewys het, insluitend die van Okkie Brink, het Clara nie gehuiwer om hom aan te wys nie. Dit is hy. Ek is absoluut seker. Na die formele verklaring, terwyl die geregsdienaars gereed gemaak het om te vertrek, het Renier Hannes sy planne gewys om die plaas in 'n ondersteunende gemeenskap te omskep. Dit is 'n ongelooflike projek, het die speurder opreg beïndruk opgemerk. Maar het u 'n idee van die bureaukratiese struikelblokke wat u sal teekom? Ek reken op 'n bietjie hulp, het Renier met 'n glimlag geantwoord. 'n Sekere regter en 'n aanklaer het nogal belangstelling getoon toe ek die idee tydens die middagete genoem het. Hannes het gelag. U mors geen tyd nie. Maar ernstig, Renier, dit sal 'n werklike verskil in die lewens van baie gesinne maak. Dit was eintlik Clara se idee. Sy wou meer huisies bou vir ander kinders wat hulp nodig het. Sy is regtig spesiaal, nie waar nie? Meer as wat ek in woorde kan uitdruk. 'n Week na die verklaring het die nuus wat almal verwag het uiteindelik gekom. Okkie Brink is gearresteer, saam met Marius en verskeie ander wat by die kriminele skema betrokke was. Die operasie genaamd Skoon Fondasies het een van die grootste netwerke van korrupsie en mensehandel wat nog in Kaapstad ontdek is, ontmantel. Is dit verby, het Clara gevra toe Renier haar die nuus op 'n vereenvoudigde manier vertel het. Ja, kleintjie. Die slegte mans is in die tronk en sal niemand meer kan seermaak nie. Kan ons dan terug aan Kaapstad toe? Renier het rondgekyk, na die huis wat nou opgeknap is, na die bloeiende groentetuin wat Clara met soveel liefde gekweek het, na die geel trompetboom wat hulle saam geplant het en wat reeds tekens van kragtige groei getoon het. Hy het die stad onthou, die stres, die leuns, die onmenslikheid vermom as vooruitgang. Eintlik, het hy geantwoord, het ek gedink ons kan hier bly. Hierdie plek in ons permanente tuiste omskep. En nie net vir ons nie, ook vir ander gesinne wat 'n nuwe begin nodig het. Clara se oë het geglinster. Soos 'n dorpie. Met baie kinders en diere. Presies soos 'n dorpie. Klein aan die begin, maar wat met tyd kan groei. Wat dink jy? In antwoord het Clara hom met al die krag wat haar klein arms kon opbring, omhels. Sal dit Clara dorpie heet? Renier het gelag en haar opgetel. As jy wil. Maar ek het aan iets soos nuwe dagbreek dorpie gedink. Want dit is wat ons sal bied, nuwe begin vir diegene wat dit nodig het. Die daaropvolgende maande was van intense en bevredigende werk. Met die hulp van Sebastiaan, Japie en verskeie vrywilligers, baie van hulle mense wat Renier in sy maatskaplike projekte in die stad gehelp het die eerste huise van die gemeenskap vorm begin aanneem. Eenvoudig, maar knus met sondakke en reënwateropvangstelsels, het elkeen 'n klein voortuin en ruimte vir 'n groentetuin agter. Die nuus van die projek het versprei wat positiewe aandag van die media en aanbiedings van ondersteuning van NROOS en maatskaplik verantwoordelike ondernemings gelok het. Die kontras met die negatiewe dekking wat Renier voorheen in die gesig gestaar het, kon nie groter wees nie. Clara, wat nou in 'n nabygeleë plattelandse skool gestudeer het, waar sy vinnig nuwe vriende gemaak het sigbaar gefloreer. Die bang en getraumatiseerde meisie het plek gemaak vir 'n selfversekerde en meegevoelende kind, altyd gereed om nuwelinge in die gemeenskap te help om welkom te voel. Een middag, terwyl Renier toesig gehou het oor die konstruksie van die gemeenskapsruimte wat as skool en kulturele sentrum sou dien, het Clara met 'n sorgvuldig geverfde houtbord nader gekom. Ek het dit in kunstlus gedoen, het sy trots verduidelik. Om by die ingang van die dorpie te plaas. Renier het die bord ondersoek, waarop in kleurvolle letters gestaan het, nuwe dagbreek dorpie, waar die lig begin het. Daaronder in kleiner letters, vir diegene wat die kleinste geluid gehoor het en nie weggestap het nie. Dit is pragtig, Clara, het hy ontroer gesê. Perfek. Sy het gestraal geglimlag. Ek het daardie laaste sin geplaas omdat dit is wat jy gedoen het, pa. Jy het geluister toe niemand anders geluister het nie. As jy nie gestop het om na daardie geluid te luister nie. Renier het haar omhels, onbekwaam om in woorde uit te druk wat hy gevoel het. Vir 'n oomblik het hy daardie oggend op die bouperseel herleef, die oomblik toe hy gevra het om al die masjiene af te skakel, die skielike stilte, die swak, maar onmiskenbare kloppe.
Hoe anders sou sy lewe gewees het as hy daardie geluid geïgnoreer het, as hy voortgegaan het met sy roetine as 'n besige sakeman wat ontkoppel is van die werklikheid rondom hom. Soms, het hy uiteindelik gesê, kan die kleinste geluid 'n hele lewe verander. Clara het wyslik geknik. Of baie lewens. Kyk net hoeveel mense is nou hier as gevolg van daardie klein geluidjie. Die gemeenskap het inderdaad elke week gegroei. Gesinne wat voorheen op straat of in haglike omstandighede gewoon het, het nie net skuiling gevind nie, maar ook waardigheid en doel. Daar was 'n stelsel van samewerking waar almal met hul talente en vaardighede bygedra het, van die kweek van voedsel tot geletterdheidsklasse, kunsvleit, musiek en veel meer. Renier, wat sy ingenieurs en bestuurskennis gebruik het verseker dat alles doeltreffend funksioneer, terwyl Clara, met haar natuurlike empatie, die kloppende hart van die dorpie geword het, en elke inwoner by die naam geken het, verjaarsdae onthou het, klein konflikte met 'n wysheid wat almal verras het, bemiddel het. Op 'n sterrenag, ongeveer 'n jaar na die desperate vlug uit Kaapstad, het Renier en Clara op die stoep van die hoofhuis gesit en na die verwelkomende ligte van die huise wat oor die eiendom versprei was, gekyk. Die geluid van 'n kitaar en gelag het van die gemeenskapsentrum gekom, waar die inwoners hul tradisionele weeklikse musiekronde gehou het. Ons bou hier iets werklik spesiaal, nie waar nie, het Renier opgemerk. Clara, nou byna 9 jaar oud, het gedagtig geknik. Dit is soos daardie storie wat jy my vertel het, oor die man wat bome op die verlate berg geplant het. Jan Giono, het Renier geglimlag, verbaas dat sy onthou het. Ja, dit het iets in gemeen. Een persoon kan regtig 'n plek transformeer, lewe skep waar daar voorheen niks was nie. Maar jy doen dit nie alleen nie, het sy opgemerk. Almal help om te bou. Presies. En dit maak alles nog meer spesiaal. Elke persoon bring iets unieks, soos stukke van 'n legkaart wat in mekaar pas, totdat 'n volledige beeld gevorm word. Clara het die analogie oorweeg. En wat is die volledige beeld wat ons vorm? Renier het weer na die lewendige gemeenskap voor hom gekyk. Ek dink dit is die beeld van 'n wêreld soos dit moet wees. Waar mense vir mekaar omgee, waar niemand agtergelaat word nie, waar elkeen waarde het, nie vir wat hy besit nie, maar vir wie hy is. Soos 'n groot familie. Ja, presies soos 'n groot familie. Clara het geglimlag, tevrede met die antwoord, en het teen Renier se skouer geleun, terwyl sy na die sterre gekyk het wat helder in die skoon binnelandse lig geskitter het. Weet jy, pa, het sy na 'n oomblik van stilte gesê, daardie dag toe jy my gevind het, ek dink eintlik ek het jou gevind. Renier het haar verbaas aangekyk. Wat bedoel jy? Jy was voorheen verlore. Verlore in vergaderings en geld en geboue. Toe jy my gevind het, het jy die pad terug na jouself gevind. Die diepte van die waarneming het Renier sprakeloos gelaat. Dit was waar, hy was 'n verlore man, ontkoppel van wat werklik saak gemaak het, en het fisiese strukture gebou terwyl hy die emosionele strukture wat 'n sinvolle lewe onderhou, verwaarloos het. Jy is absoluut reg, Clara, het hy uiteindelik gesê. Jy het my uit die duisternis van my eie hart ontgrawe. Daardie aand, terwyl Clara geslaap het Renier na die hoogste punt van die eiendom gegaan, waar die klein geel trompetboom wat hulle geplant het, reeds belovende tekens van groei getoon het. Langs dit het 'n houtbord eenvoudig gesê, uit hierdie grond is 'n lewe ontgrawe. Terwyl hy na die huise van die dorpie gekyk het, elkeen wat 'n storie van 'n nuwe begin verteenwoordig het Renier 'n diepe vrede gevoel. Die pad wat begin het met daardie onwaarskynlike redding op die bouperseel was moeilik, vol struikelblokke en gevare, maar dit het gelei tot iets oneindig waardevoller as al die eiendomsondernemings wat hy al ooit gebou het. Hy het 'n tuiste gebou. Nie net vir homself en Clara nie, maar vir tientalle mense wat, soos hulle, 'n tweede kans nodig gehad het. En in hierdie proses het hy die ware aard van rykdom ontdek, nie iets wat in bankrekeninge ophoop nie, maar wat vermenigvuldig elke keer as dit gedeel word. Die sagte aandwind het die blare van die trompetboom geroer, soos 'n fluistering wat die goue blomme beloof wat eendag sou kom. Renier het geglimlag en hom voorgestel hoe daardie boom oor 10, 20 jaar sou wees, sterk, majesteus. Sy geel blomme van ver af sigbaar, wat vir almal wat verbygaan sou aankondig dat hier, op hierdie klein stukkie grond, miljoene 'n geluid onder die aarde gehoor het, en toe hy gegrawe het, nie net 'n kind gevind het nie, maar sy eie menslikheid. En dit was die ware rykdom wat geen betonryk ooit kon bied nie. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Renier en Clara u harte diep geraak het.
Om hierdie reis van emosies en refleksies voor te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe roerende vertellings wat die transformerende krag van medelee en nuwe begin verken. Vind dit deur op die skakel links van die video te klik.